Goeiedag vriende. Vandag so 'n bietjie 'n ander benadering, meer van 'n aanbieding as wat dit 'n analise of 'n preek of iets is. En die vraag wat ons dan nou vandag 'n bietjie oor gaan gesels is die wêreldbeeld en die filosofiese wortels van wokeisme. En ek gaan nou nog 'n saak maak vir hoekom dit belangrik is om hierdie onderwerp 'n bietjie te bespreek. Maar wat ek basies vandag wil doen, en dit gaan nou 'n lekker lang video wees, is ek wil vir julle graag 'n padkaart gee van die laaste 500 jaar se filosofiese en teologiese geskiedenis en dan daardeur hopelik 'n raamwerk te gee waardeur 'n mens kan kyk na dit wat ons vandag in ons kultuur beleef. En dan terselfdertyd dien hierdie sommer so 'n bietjie as 'n inleiding tot kontemporêre filosofie en teologie. Nou wat is wokeisme? Robert Barron, 'n katholieke priester, het dit mooi gesê. Hy het gesê die popularisering van kritiese teorie. Dit is wat wokeisme is. Dit is basies die popularisering van kritiese teorie. Wat is kritiese teorie? Kritiese teorie is 'n wêreldbeeld of 'n lens waardeur daar na die wêreld gekyk word. En die wêreldbeeld lens het 'n baie lang filosofiese aanloop. En wat ons sal sien is dat hierdie wêreldbeeld absoluut in konflik is met die Christelike wêreldbeeld. Nou, hoekom filosofie? Dit is nou nie iets waaraan almal baie belangstel nie. En miskien toe jy hoor filosofie, die sommer besluit om nie die video te kyk, so baie dankie as jy nou nog hier is. Maar hoekom filosofie? Ek dink dit is een van die belangrikste vakgebiede waaraan elke Christen ten minste elementêre blootstelling moet hê. Francis Schaeffer het die volgende gesê: What is new in theology is already old in philosophy. So, teologie, wat ons dink oor God en hoe ons dink oor die Bybel en al daai goed, is altyd stroom af van filosofie. Wat nuut is in die filosofie raak oud en dan word dit eers opgetel deur die teologie. So mens kan daaraan dink as 'n tipe trap. Francis Schaeffer sê in sy boek The God Who Is There, It is curious to me, in studying this whole cultural drift. Nou hy skryf in die 60s, natuurlik die hoogtyd van die hippie era, so daar was hierdie groot kulturele skuif wat plaasgevind het na aanleiding van die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. This whole cultural drift, that so many pick up the latest theological fashion and hail it as something new. But in fact, what is new in theology is, what the new theology is now saying has already been said previously in each of the other disciplines. So as jy al ooit gewonder het hoekom baie van ons hedendaagse kerke se teologie meer lyk na sosiologie, antropologie of selfs revolusie of het klink na terapie, gaan net so 10 of 50 jaar terug in die filosofie en jy het jou antwoord. Kultuur is altyd stroom af van die filosofie en teologie, wat nie in die woord of in die groot Christelike tradisie gegrond is of gewortel is nie, is altyd stroom af van die heersende kultuur. Dit is altyd die laaste dissipline om beïnvloed te word wat deur die impak van die filosofie. Die filosofie se impak kan gewoonlik eers gesien word in kuns, en dan beïnvloed die kuns die musiek, en die kuns en die musiek en die filosofie beïnvloed die sekulêre kultuur, en uiteindelik beïnvloed al hierdie die teologie. Die teologie is altyd laaste om te verander. So as dinge in die teologie nuut is, moet jy weet, dis al oud in die filosofie, en ook in die kuns en die musiek en die kultuur. Gaan net so 10 tot 50 jaar terug en jy weet waar alles wat nuut is in die teologie vandaan kom. So as getroue Christene regtig sinvol met die heersende kultuur wil omgaan, wat natuurlik belangrik is, want die heersende kultuur is die sendingveld, moet ons ingelig wees oor waar, hoe en hoekom die idees in ons kultuur gevorm het en ontstaan het. So vandag dan die grootste en mees deurdringende kulturele fenomeen wat elke faset van ons lewens beïnvloed, is hierdie woordjie wokeisme. En wokeisme is dan die vraag wat ek vandag daar rondom wil antwoord. Waar kom dit vandaan en hoe het ons tot hier gekom? Om te begin met die filosofie. Filosofie, klassieke filosofie, eintlik alle filosofie, het nog altyd 3 sentrale vrae gehad wat dit wil beantwoord. So as jy enige groot filosoof in 'n neutedop wil opsom, dan vra jy, wat was hierdie persoon se antwoord op die volgende 3 vrae gewees? Die eerste vraag is, wat is die uiteindelike natuur van die werklikheid? En die groot woordjie daar in die filosofie is metafisika. Metafisika kom van 2 Griekse woorde, meta, wat beteken na of anderkant of bo, en natuurlik dan nou fisika, die fisiese dinge.
die struktuur en die natuur van die werklikheid self. Ontologie, die woorde kan partykeer uitruilbaar met mekaar gebruik word. Onta, die Griekse woordjie vir om te wees, en logos, die leer of die studie van, so die studie van wese. Wat is die natuur van die uiteindelike werklikheid? En dit is dan nou 'n studie na die wese en die bestaan van die werklikheid self. Die tweede vraag is, hoe kry ons kennis van hierdie werklikheid? As ons sê, dis hoe die werklikheid is, hoe kry ons kennis van hierdie werklikheid? Wat is die limite aan wat ons kan weet? En die groot filosofiese woordjie daar is epistemologie. Weereens, 2 Griekse woorde, episteme, wat beteken kennis, en dan logos, die leer van, of studie oor, so kennis leer. En dan, die laaste vraagie, hoe sal ons dan leef? Hoe lyk 'n morele lewe in die lig van wat ons kan weet van die werklikheid? En dit is dan nou die vraag na etiek. En etiek val eintlik onder 'n groter kategorie met die naam aksiologie. En dit is die studie oor hoe ons waarde, die Engelse woordjie value, definieer. Wat het intrinsieke waarde en wat het instrumentele waarde? En onder aksiologie kry ons dan nou die twee kategorieë van etiek, wat is 'n morele lewe, en die ander enetjie estetika, wat is skoonheid of wat is mooi. En hierdie drie vorm dan nou same geheel. Dit vorm 'n wêreldbeeld. En dit moet altyd onderlinge samehang hê. Daar moet samehang wees tussen jou metafisika of jou ontologie, jou epistemologie en jou etiek. Dan het jy 'n samehangende wêreldbeeld. Voorbeeld, die Bybelse wêreldbeeld. Wat is ons metafisika? Ons sê God is die uiteindelike werklikheid en die fondasie van alles wat bestaan. Hy vra ook die vraag, wie of wat is God? God is die tydlose, ruimtelose, immateriële, persoonlike, kragtige en intelligente wese, van wie ons tyd, ruimtelike en materiële bestaan afhanklik voor is. Dis ons metafisika. Ons epistemologie is, wat kan ons weet van die werklikheid? Hierdie werklikheid wat ons God noem. Ons sê, en hoe kan ons dit weet? Ons weet dit deur ons rede en deur ons sintuie en deur hierdie God se openbaring. Rede en sintuie, God sê in Romeine 1, uit in die fisiese werklikheid dinge ingebou wat vir ons na hom toe kan wys. Ons praat van die algemene openbaring van God. So ons kan met ons rede en ons sintuie kan ons alreeds afleiding maak uit ons werklikheid uit oor wie God is en hoe God is. Hy sê ons kan dit so goed aflei dat niemand eintlik 'n verskoning het om te sê ek het nie van God geweet nie. En dan natuurlik God se spesiale openbaring deur sy woord. En hierdie drie epistemiese kategorieë, ons sintuie, ons rede en God se openbaring, is in harmonie met mekaar, want dit is deel van God se skepingsorde. Hulle kan nie met mekaar bots nie. So Christene is nie die ouens wat sê die geloof en die wetenskap kan nie met mekaar saamgaan nie. Ons sê as hierdie werklikheid God se werklikheid is en God bestaan, moet geloof en wetenskap met mekaar in harmonie wees. En dan ons etiek, 'n morele lewe is 'n lewe wat in lyn is met God se geopenbaarde wil. So kortom, 'n lewe van selfopofferende liefde en toewyding aan die waarheid. So dit is die wêreldbeeld van Christene, wat die drie vrae antwoord, wat is die uiteindelike natuur van die werklikheid, hoe kry ons kennis van daardie werklikheid, en hoe sal ons leef in die lig van daardie werklikheid. Nou ek vat julle terug na die twee grootste filosowe van die westerse wêreld, natuurlik Plato en Aristoteles, en wat ons hierso sien, die skildery is geskilder deur die Renaissance skilder Raphael, en dit word genoem The School of Athens. En dit beeld dan nou vir ons Plato aan die linkerkant en Aristoteles daar aan die regterkant uit. En iemand het dit vreeslik mooi gesê, hoekom dit so belangrik is dat ons vandag 'n bietjie na hierdie twee kyk. Alfred North Whitehead, groot filosoof. Hy het gesê, all of Western philosophy is but a series of footnotes to Plato. So as jy enigiets in die westerse filosofie wil verstaan, moet jy teruggaan na Plato toe. Want al die res van die ouens wat na hom gekom het eintlik maar kommentaar en bietjie hersiening en verandering of kritiek teenoor Plato gelewer. Die res van die westerse filosofie is voetnotas oor Plato. Nou, hierdie twee, Plato en Aristoteles, bied basies vir ons 'n wonderlike raamwerk wat die res van ons gesprek gaan stuur. Ons gaan praat van 'n 2-verdieping wêreldbeeld. Ons kan elke wêreldbeeld kan ons so half deur die lens bekyk van die 2-verdieping wêreldbeeld wat ons kry van Plato af en ook hoe dan hersien is deur Aristoteles.
Nou, vinnig baie vereenvoudige raamwerk vir die res van die gesprek. Plato was die eerste filosoof wat 'n dualistiese wêreldbeeld voorgestel het, hierdie 2 verdieping wêreldbeeld. Hy het gesê die boonste verdieping is die werklikste werklikheid. Dit is die wêreld van forme, die van julle wat nog filosofie in kan onthou. Dit is die wêreld van ideale, dis die wêreld waar God is, etiek universeel is, waar waarde lê, waar betekenis is en dis die wêreld van spiritualiteit. Die onderste verdieping is die afgeleide werklikheid. Dit is die fisiese wêreld, dit is die wêreld van die dinge, die natuur, die wetenskap, feite, meganisme en ware kennis van die werklikheid is verkrygbaar deur die rede. Aristoteles kom na Plato, dis sy groot student gewees, en hy verwerp hierdie dualistiese wêreldbeeld van Plato en hy stel 'n verenigde wêreldbeeld voor. Hy sê die boonste en die onderste verdieping is nie so radikaal van mekaar verwyder. Die onderste verdieping is net 'n afleiding van die boonste verdieping nie. Daar's nie hierdie boonste verdieping wat totaal ontkoppel is van die onderste verdieping nie. Daar's nie hierdie groot immanent, transcendent skeiding nie. Die twee is in samehang met mekaar. Die ding wat Plato gesê het in die onderste verdieping hoort en die ideaal wat in die boonste verdieping hoort, sê Aristoteles nee, hulle hoort by mekaar, die ding en sy ideaal is begrond in die onderste verdieping en hy sê basies kennis van die werklikheid is hoofsaaklik empiries en sintuiglik bekombaar. So die onderskeid tussen Plato en Aristoteles, Plato het gesê rede is die beste manier om kennis van die werklikheid te kry, want die grootste werklikheid is die transcendente werklikheid. Aristoteles het gesê, nee, die sintuie of empiriese waarneming is die beste manier om kennis van die werklikheid te kry, want die werklikheid lê in die onderste verdieping. Nou, soos ek sê, baie oorvereenvoudig, Aristoteles het ook 'n metafisika gehad, hy was nie net 'n materialist gewees nie, hy het geglo in God as die eerste beweger, die unmoved mover, maar vir die doeleindes van hierdie wêreldbeeldjie, die 2 verdieping wêreldbeeld, kom ons oorvereenvoudig dit so bietjie so. Kritiese teorie het 'n lang aanloop gehad. Onthou ons het gesê dat wokeisme is basies die popularisering van kritiese teorie. So kritiese teorie het 'n lang aanloop gehad. En 'n kernbeen in die ontwikkeling van kritiese teorie, want ons nou 'n bietjie gaan net in diepte gaan kyk wie was die rolspelers by elkeen van hierdie fases gewees. Carl Trueman, wat die boek geskryf het, The Rise and Triumph of the Modern Self, sê die geskiedenis van hierdie beweging is how the person became a self, how the self became sexualized and how sex became politicized. So ons gaan basies daardie geskiedenis 'n bietjie in diepte volg, van hoe die persoon 'n self geraak het, hoe die self geseksualiseer geraak het en hoe seks gepolitiseer geraak het. En ek sal nou soos ek gesê het, net na die verskillende rolspelers by elkeen van hierdie fases gaan kyk. So ons gaan 500 jaar terug, 1596, is daar 'n man met die naam René Descartes en sy filosofie het 'n groot skuif gebring in hoe filosofie nog altyd bedryf was. En die groot skuif kan opgesom word as die vervanging van God met die mens as die kern van die filosofiese onderneming. So die ontstaan van 'n dualistiese siening van die mens, die ware self. Hy het gesê, baie bekende uitlating, cogito ergo sum, ek dink, daarom is ek. Dis die mees fundamentele ding wat ek kan weet, is dat ek is, omdat ek kan dink. En die ontstaan van hierdie dualistiese siening van die mens het beteken dat die ware self word nou beskou as die denkende, bewuste, innerlike mens, los van die materiële liggaam. So dit is 'n dualisme wat die eie soortige moderne mensbeskouing nagelaat het. My identiteit word meer geanker in my bewuste gedagtes as in enige eksterne of liggaamlike werklikheid. Ons hoor vandag maklik mense sê, ek voel dit, ek is 'n man in 'n vrou se lyf, of ek voel ek is so en ek voel ek is so, maak nie saak wat in die buitekant aangaan nie, dit is hoe ek voel aan die binnekant en dit is die werklikste werklikheid. En ons kan dit mooi terugtrek in 'n lyn al die pad tot by hierdie ding wat René Descartes gesê het, ek dink, daarom is ek, dit is my diepste werklikheid. Kom ons praat 'n bietjie verder oor die implikasies van hierdie groot filosofiese skuif. Dit was 'n skuif van theonomie, theos nomos, God se wet, wat eerste staan, na autonomie, die self as 'n wet. Dit is 'n skuif van God as die subjek, en mens as die objek, na mens as die subjek, en God as die objek. Ek staan nou in die kern, en ek besluit oor God. Dis die God wat in die kern staan, en vir my sê wie ek is nie.
God as die beginpunt van kennis, skuif nou na God as kontingent vir waarheidsaansprake. Wat beteken dit? God is nie meer nodig as 'n metafisiese werklikheid vir waarheidsaansprake nie. Die idee van God het selfs vir baie oorbodig of 'n hindernis geword in die soeke na waarheid. So ons kan die filosofie van die westerse wêreld opdeel in dit wat voor Descartes gekom het, VD, en na Descartes, ND. En dit is eintlik maar die proses of die geskiedenis van sekularisasie. 'n Man met die naam Konrad Jarouche het dit baie mooi verduidelik. Hy het gesê, theology is the queen of the sciences, voor Descartes, with philosophy as her handmaid, sy helper, whose primary purpose was to instruct in the development of dogma and church history and to act as a repository of moral lessons for theologians, law professors and statesmen. So filosofie was in diens van die teologie. Die teologie was die belangrikste onderneming, intellektuele onderneming voor Descartes. Wat sekularisasie veroorsaak het is, dan sê Jarouche, but philosophy did not remain in her subordinate position. A gradual reversal of roles occurred, and by the 19th century, philosophy as handmaid of theology changed to philosophy as the dominant enterprise of humanistic scholarship. So kom ons gaan kyk so bietjie net meer wat het voor Descartes in die filosofie plaasgevind. Voor Descartes was filosofie gedoen met die voorveronderstelling dat God bestaan. Die metafisika van daar is 'n God. En hierdie God word beskou as die Latynse summum bonum, die hoogste goedheid, the greatest good. En dan per hierdie definisie was alle teoloë filosowe en alle filosowe was teoloë, want die begin van alle kennis is dan om oor God na te dink. Daar was 'n Fransiskaanse monnik en sy naam is Bonaventure in die 1200s. Hy het die volgende gesê, seker nie in moderne Engels nie, maar dis hoe die aanhaling het: knowledge and perception of reality is impossible without divine illumination. Ons kan nie van rede en empiriese of sintuiglike beginpunt opwerk na God toe, al die pad tot by hom nie. Knowledge and perception of reality is impossible without divine illumination. God moet dit aan ons openbaar of dit aan ons gee. Etiek, altyd voor Descartes, was gegrond in Christelike teologie. Die goeie lewe word gekenmerk deur die handhawing van deugdlikheid, Engels woordjie virtue, gehoorsaamheid aan die goddelike wet, die nastrewing van geestelike volmaaktheid. So dit was die wêreld voor Descartes, die middeleeue en so bietjie nog voor dit. As ons hierdie twee verdieping wêreldbeeld van ons dan nou kan karteer na Plato, dit was die ideale wêreld en die regte wêreld, die wêreld van forme en die afgeleide wêreld, en soos wat dit ontwikkel het deur die jare en die eeue na Plato verchristelik geword het, hierdie dualistiese wêreldbeeld, het die boonste verdieping die verdieping van genade geword, die hoër verdieping, en die onderste verdieping die natuur, die verdieping van natuur. Wat in die boonste verdieping was, is nie die wêreld van forme en ideale wat ons by Plato hoor nie, maar die essensie was daarso. Ons het vir God in die boonste verdieping as die skepper, hemelse dinge, die ongesiene en die invloed daarvan op die mens se siel en dan natuurlik die aarde en die hele idee van die eenheid van alle dinge. Onderste verdieping natuur, die geskape orde, die aarde, die aardse dinge, die sienlike, wat die natuur en die mens doen hier op aarde, en dan natuurlik die mens se liggaam, nie sy siel nie, en dan diversiteit teenoor die eenheid van die boonste verdieping. God is die beginpunt van alle kennis, in beide die sfeer van die natuur en die genade. So God is nie gerelegeer tot die boonste verdieping nie. Dit is net die verdieping waar ons vir God in plaas, maar God is soewerein bo-oor die genade en die natuur sfeer. Hierdie sfere is verenig deur goddelike openbaring. Ons praat van Bybelse teologie en ten minste gedeeltelik gangbaar deur die menslike rede en ervaring. Wat ons praat van natuurlike teologie en fisika. So hierdie twee verdieping wêreldbeeld word dan nou toegepas op die middeleeue se teologie, en dit gee vir ons hierdie verenigde wêreldbeeld. Baie sterk beïnvloed deur die herlewing of die herwinning van Aristoteles. In denkers soos Thomas Aquinas, die eerste 1000 jaar na Christus was daar baie sterker fokus op Plato gewees, en die skolastiek na so 1000 na Christus het vir Aristoteles herontdek,
sy fokus op dat aardse dinge ook belangrik is, nie net die boonste dinge nie, en teologie word dan nou filosofies of rasioneel op die eind begrond, nie net exegeties, op grond van kerklike tradisie nie, soos het grootlik nou die geval was in die patristieke tye, daai eerste 1000 jaar na Christus nie. So, daar is ook nou 'n rasionele en 'n filosofiese begronding vir die teologie in die onderste verdieping, nie net dat die Bybel vir ons vertel oor die wêreld op grond van die exegese wat ons daar uit doen nie. Wat nie 'n slegte skei was nie, maar die implikasies vir die res van die moderne geskiedenis kan gesien word in hoe mense gehardloop het met hierdie idee van ons het 'n filosofiese of 'n rasionele begronding. So, God is autonoom en verhelder, dis die voorduikart siening, verhelder vir ons deur algemene openbaring, Romeine 1 verduidelik vir ons dat in die natuur kan ons vir God ken, en spesiale openbaring 2 Timoteus 3, die Bybel, elke skrifdeeltjie is deur God geïnspireer, en die fisiese werklikheid kan geken word op grond van die beginsel, hierdie is baie belangrik, die uniformiteit van natuurlike oorsake in 'n beperkte sisteem. Met ander woorde, en na die verligting skuif hierdie ding na, dit word 'n geslote sisteem. So, in 'n beperkte sisteem beteken dit die onderste natuurlike sfeer word steeds beheer deur oorsaak en gevolg meganisme, maar God is vry om invloed uit te oefen op die onderste sfeer vanuit die boonste sfeer, want dit is 'n beperkte sisteem. En hy doen dit deur openbaring en wonderwerke. Dit is dan ook wat ons noem 'n theïstiese wêreldbeeld. God kan betrokke wees in sy skepping en invloed uitoefen in sy skepping. En die verandering wat die verligting nagebring het, deur te sê dis nou 'n geslote sisteem is, as daar 'n God is, kan hy nie betrokke wees op 'n bonatuurlike wyse in 'n naturalistiese wêreldbeeld nie. So dis basies wat gebeur het met die skuif na sekularisasie toe, is dat ons het vir God uit ons wêreldbeeld uitgehaal, gesê dis nou 'n geslote sisteem, al wat in hierdie sisteem hoort is natuurlike oorsaak en gevolg. Nog so 'n bietjie voorbereidingswerk voor ons nou lekker wegspring met die filosofie, is hierdie 3 belangrike filosofiese terme vir ons gesprek: realisme, nominalisme en anti-realisme. So, wat is realisme? Ek gaan so hier en daar hierdie woorde gebruik, so is goed as jy weet wat dit is, as jy nie reeds weet wat dit is nie. Realisme sê vir ons, as ons dit nou op ons 2 verdieping wêreldbeeld kan toepas, dit sê die boonste verdieping, die verdieping van genade, of dan nou die hoër verdieping, dit bevat werklike inhoud, universele waarheid, wat op een of ander wyse kenbaar is. So God, moraliteit ensovoort is objektief waar, en dis ook tot 'n mate kenbaar. God, moraliteit, betekenis en waarheid is nie mensgemaak of uitgedink nie, maar dit is geopenbaar, en dit is, lekker lelike woordjie, ontdekbaar. So dis realisme. As Christene is ons realiste, filosofiese realiste. Ons sê, dit wat ons in die hoër verdieping, die verdieping van genade plaas, God bestaan werklik, en hy openbaar homself aan ons as 'n kenbare wese. Dan kry ons nominalisme. Dit sê die boonste verdieping het nie inherente of universele inhoud nie, maar die mens gee daaraan simboliese of praktiese betekenis. So God of moraliteit of waarheid het instrumentele of narratiewe waarde en is nuttig vir 'n samelewing of in die persoonlike sin, maar dit is nie objektief waar nie. Ons sê daar is hierdie kategorieë in die boonste verdieping, maar daar is geen filosofiese begronding daarvoor nie. Dis net, dit maak dinge in die lewe makliker of meer prakties uitvoerbaar. Dan het ons anti-realisme. Anti-realisme sê, die boonste verdieping het geen inhoud nie. Daar is nie iets soos universele waarheid nie, en daar is ook geen praktiese waarde aan selfs simboliese of instrumentele kategorieë binne in hierdie boonste verdieping nie. So ons is skepties van alle kulturele narratiewe, skepties van enigiets wat selfs 'n mensgemaakte universele waarheid op ander wil afforceer. So alles is persepsie, alles is interpretasie en alles is konteksgebonde. So nou is ons lekker heeltemal by die postmodernisme wat sê daar is nie iets soos 'n boonste verdieping nie, en as daar is, het hy in elk geval geen inhoud wat ons kan ken nie. So anti-realisme.
So dis voor Descartes en so 'n bietjie voorbereiding vir ons filosofiese gesprek. Kom ons kyk wat na Descartes gebeur het. Ons noem dit dan die moderne periode. Hierna die verligting plaasgevind en modernisasie en alles. So die moderne periode, wat het hier gebeur? Net so 'n lysie van die ouens wat ons 'n bietjie na gaan kyk. René Descartes, wat dan nou die sleutelfiguur was in die rasionalisme. John Locke, ek gaan elkeen van hierdie ismes gaan ek nou mooi verduidelik wat presies daar gebeur het, want dit is belangrik om te sien hoe hulle baie keer op mekaar gereageer het en partykeer geoorreageer het en hoe nuwe goed ontstaan het op grond van die oorreaksie en natuurlik hoe dit dan nou verloop het tot waar ons vandag is. John Locke, empiricisme, Jean-Jacques Rousseau, romanticisme, so 'n mooi kronologie, Immanuel Kant, kritische filosofie, Friedrich Schleiermacher, liberale theologie, Friedrich Hegel, dialektische filosofie, Søren Kierkegaard, existentiële theologie en filosofie, Karl Marx, dialektische materialisme of dan nou marxisme, Antonio Gramsci, neo- of kulturele marxisme, Karl Barth, dialektische theologie of neo-orthodoxie, Derrida en Foucault, postmodernisme. Hulle was so tussen die 1930s en die 1990s was hulle twee aan die gang gewees, so ek het nou nie hulle geboorte en sterwensdatums daar aangesit nie. Maar die geskiedenis van die moderne periode, veral in die filosofie, is, soos ek in Engels kon sê, knowledge of God or the absolute, either without revelation or without reason. So, wat ook al ons van God of die absolute kan weet, het hierdie klomp geargumenteer, kan ons weet of sonder openbaring, ons kan net ons rede gebruik, of sonder rede, net deur openbaring. So dit was 'n interessante opsomming van hierdie geskiedenis. En die rede hoekom ek die teologie en die filosofie of so 'n bietjie van die kultuur ook hier tussenin gegooi het, as ons terug onthou na die trappies, ons kan sien hoe die filosofie klomp goed beïnvloed, laastens dan die kultuur en dan die teologie. So ek gaan hierdie twee lyne deurgaan so 'n bietjie volg, hoe die filosofiese idees die kultuur beïnvloed het en hoe die filosofiese idees die teologie beïnvloed het. Nou sal ons hier en daar net so 'n bietjie teruggaan en weer 'n nuwe lyn volg van of die kultuur of die teologie. So, ons begin by René Descartes en rationalisme. So, wat René Descartes wou doen, dit was die impetus van sy filosofiese onderneming, is hy wil geloof of kennis red van renaissance humanistiese skeptisisme. Wat dit basies is, klomp lekker groot woorde, is die onsekerheid oor die moontlikheid van sekerheid. Dis wat begin het in die renaissance tydperk, toe die klassieke werke weer ontdek was, die klassieke Griekse werke, en mense emansipasie van die kerk wou gehad het, is hulle was skepties oor of ons seker kan wees oor enigiets. En wat hulle basies dan gedoen het, is hulle het ontslaag geraak, of wat René Descartes wou gedoen het, om geloof en kennis te red van hierdie skeptisisme is, hy wou ontslaag raak van alle onsekere of abstrakte oortuigings, wat nog oorgehou was van die skolastieke periode. Die skolastieke periode is die tyd van Anselmus en van Thomas Aquinas, hulle daai vreeslike christelik teologiese tydperk van die eerste 300 jaar na die draai van die millennium. En wat René Descartes dan nou basies gedoen het, is hy het menslike kennis herbou vanaf 'n onbetwisbare fondasie wat suiwer deur die menslike rede geregverdig kan word. So wat hy doen is hy vestig geloof en kennis nie meer in goddelike verheldering nie, maar hy vestig dit in wat die rede kan weet sonder enige redelike twyfel. Sy cogito ergo sum. Al wat ek weet, verseker, is dat ek dink, en daarom is ek. Wat deur die rationalisme ingebring was, is wat ons noem deduktiewe redevoering. So vanaf 'n klomp a priori is dit wat vooraf gaan, 'n klomp a priori universele proposisies, en dan werk ons van daar af na partikulêre gevolgtrekkings toe. So die mens word op die einde autonoom in die sfeer van natuur. Dis wat gebeur het met Descartes. Hy het gesê, ons kan vir God die boonste verdieping gee, God is autonoom in die boonste verdieping deur openbaring, maar die mens het die onderste verdieping, en in die onderste verdieping, die verdieping van die natuur, is die mens autonoom deur die rede. So die boonste verdieping is God se domein, onderste verdieping is die mens se domein. En hier vind toe nou basies wat hulle noem 'n Cartesiaanse sirkelredenasie plaas. So
René Descartes sê dat die rede bewys vir ons God se bestaan. Hy het 'n ontologiese argument ontwikkel wat met die rede kan uitwerk dat God bestaan. Maar dan sê hy, God is nodig om te verseker dat die rede betroubaar is. So dan moet hierdie perfekte wese wees, wat nie kan bedrieg nie, en hierdie wese moet die rede gee, en daarom kan die rede ook dan nie bedrieg nie. So, jy het vir God nodig om die rede te gee, maar jy het die rede nodig om vir God te bewys. So, dat is hierdie Cartesiaanse sirkel, en van hieraf het dit moeilikheid veroorsaak vorentoe, maar die belangrikste ding wat by René Descartes gebeur het, die ontwikkeling van die rasionalisme, en natuurlik hierdie skeiding tussen die twee sfere van genade en natuur. God kry die boonste verdieping en ons kry die onderste verdieping. En die implikasie van dit alles is op die ouend dat die filosofie is nou vir die eerste keer in die geskiedenis bevry van die teologie. Ek het nie teologie nodig om kennis in te win nie, ek kan dit met my rede doen. Op hom volg die empirisisme, John Locke hulle, en hulle sê nee, ons kennis is nie gevestig in a priori waarheid, wat voorsintuiglike kennis is nie. Dit is nie in voorveronderstellings gelê nie, ons vestig kennis in a posteriori, dit wat na sintuiglike waarneming kom, kennis. En die verstand sê hy is 'n tabula rasa, dis 'n skoon tablet, en dit word ingelig en gevorm deur ervaring van die werklikheid. Teenoor die rasionalisme se deduktiewe redevoering van universieles af na partikulêre toe, het hulle dan nou induktiewe redevoering ingebring van partikulêre feite, sintuiglik en empiries waarneembaar, na waarskynlike universele beginsels of gevolgtrekkings. En hy volg vir Descartes in die projek om sekerheid te kry oor wat ons sonder enige twyfel kan weet, maar die verskil lê dan nou in sy metodologie, waar Descartes die rede gebruik Locke dan nou ervaring, of sintuiglike of empiriese waarneming. En wat hulle basies met dit reg gekry het, is dat universele en partikulêres sit nou beide in die onderste verdieping. So met die aanvang van empirisisme was God nog steeds autonoom in die boonste verdieping deur openbaring, maar die mens nog steeds autonoom deur ervaring of persepsie in die onderste verdieping, maar daar was 'n skeptisisme wat begin ontwikkel het vir wat kan ons oor God weet. Die mens het begin bevraagteken hoeveel ons van God kan ken met ons sintuie en ons ervaring indien God bestaan. So wat natuurlik gebeur het is, ek kan nie vir God sien, hoor, voel, raak of proe nie, so die natuurlike het al hoe groter begin raak en die genade, die boonste verdieping het al hoe kleiner begin raak. Dit wat nie met die sintuie en empiriese waarneming bevestig kan word nie, het al hoe minder geraak en op die ou end het die natuur, die genade heeltemal opgevreet en die boonste verdieping het ontkoppel geraak van die onderste verdieping. John Locke, die empirisisme, het gesê, net die natuurlike is wat bestaan, want net die natuurlike is waarvan ons op die ouen kan kennis kry met ons rede en met empiriese waarneming. So, die universele en die partikulêres lê albei nou in hierdie onderste verdieping. So, dit was die beweging na 'n verstaan van die werklikheid in terme van die eenvormigheid van natuurlike oorsake in 'n geslote stelsel, waar dit eers 'n beperkte stelsel was voor Descartes hulle, dat God nog steeds kon inspraak lewer in die werklikheid in, nou is dit 'n geslote stelsel, net die natuurlike, en dit is dan nou die wêreldbeeld van naturalisme, wat ook vandag 'n prominente of een van die primêre wêreldbeelde is. Op die rationalisme en die empirisisme volg 'n man met die naam Jean-Jacques Rousseau, en hy is die kernfiguur in wat ons noem die romantisisme. So, wat hulle gesien het, gebeur het, veral met die opkoms van die empirisisme, is dat die natuur het die genade verdieping heeltemal opgevreet. So, alles is die masjien. Natuurlik as dan niks bonatuurlike inspraak in die werklikheid kan plaasvind nie, is alles vooraf gedetermineer. Dus alles oorsaak en gevolg, alles is meganismes, ons is uitgelewer aan die masjien. Die mens en God word nou deel van die masjien van wetenskaplike determinisme. So wat is determinisme? Dis die idee dat die mens
sonder enige universele of transcendente waarheid, by sy eie sintuiglike ervaring van die werklikheid kan begin en met sy rede by universeeles kan uitkom. So regte kennis is net in die onderste verdieping te vind deur die rede in die wetenskap en die boonste verdieping raak op die eind opsioneel of privaat of net vir die mystici. En die mens verlang op die eind na vryheid. Morele vryheid, ek wil graag kan doen wat ek wil doen. Ek wil nie uitgelewer wees aan enige voorskrifte nie. En epistemologiese vryheid. Ek wil in terme van wat ek kan weet, wil ek ook vry wees. Ek wil nie net voorgeskryf word deur die wetenskap nie. So ek wil ander kant voorskriftelikheid kom, die mense het 'n verlange na vryheid. So wat gebeur is, die boonste verdieping wat genade was, word vervang met die romantisisme se idee van absolute en autonome vryheid. Die boonste verdieping is nie meer gebind of voorgeskryf deur die rasionele wêreld, deur die samelewing, deur norme of openbaring of empiriese waarneming nie. In die boonste verdieping is ek absoluut vry, moreel vry en epistemies vry. En die kernidee van die romantisisme is dat die mens is van nature in sy rauwste of mees natuurlike vorm goed en word gekorrupteer op die einde deur die samelewing, normes en natuurlik ook godsdienst. So wat gebeur het is waar die boonste verdieping altyd genade was en die romantisisme dit nou na vryheid toe verander het, morele en epistemiese vryheid. Wat Rousseau hulle basies gedoen het, is hulle het genade teenoor die natuurlike begin stel. Genade versus die mens se natuurlike staat. Dat genade iets ekstern aan die mens is en die natuurlike is iets intern en dit is eintlik goed. Die eksterne korrupteer net die mens, of dit nou genade en of dit nou die wetenskap of wat ook al is, sosiale norme, alles ekstern aan die mens korrupteer hom net. So wat die mens moet doen is, authenticiteit lê daarin om terug te keer na die innerlike self en die natuurlike self, absoluut bevry van sosiale kettinge. So volgens Rousseau is ek wie ek werklik innerlik is, van groter belang as wat die samelewing van my verwag om te wees. My innerlike self is belangriker as enigiets ekstern aan my, wat mense aan my wil voorskryf. Maatskaplike norme en tradisies word gesien as kunsmatige beperkings op die regte self. Ons kan nou vinnig vorentoe spring na middel van die 20ste eeu. Ek gaan nie baie tyd daar spandeer as daar kom nie, want dit is nogal sterk in hierdie lyn in elk geval. Sartre, Jean-Paul Sartre, die existentialis in die 20ste eeu bring hierdie idee van Rousseau tot sy absolute crescendo. Hy sê existensie gaan essensie uiteindelik vooraf. Met ander woorde, eerstens bestaan jy vrylik en kies jy wie jy wil wees en daarna word jou essensie of jou wese vasgestel deur jou keuse. So Sartre het geargumenteer dat die mens geen vaststaande natuur of doel het wat hom identifiseer nie. Daar's geen norm nie. My keuses vorm op die eind my norm. Ek skep myself deur wat ek op die eind besluit om te doen. Wie ek is, in Sartre se woorde, is 'n funksie nie van gegewe feite nie, maar van my soewereine keuse. Niks ekstern gaan vir my voorskryf nie. Dit gaan alles oor wat hier binne aan die gang is. So hier sien ons dan nou direk die ingesteldheid wat neerslag gevind het in uitsprake rondom wat ons vandag verstaan as gender en identiteit. Ek mag biologies man of vrou gebore wees, maar die ware ek is my innerlike belewenis van myself. En indien daardie innerlike self 'n ander identiteit kies, het dit voorrang oor my liggaam of oor enige natuurlike gegewendheid. En hierdie ontwikkeling, kom ons noem dit radikale autonomie, selfwet, nie meer Godwet of enigiets buite myself nie, is uiters belangrik om dan nou die ontstaan van die woke denke vir ons te help uitklaar. Dit verklaar byvoorbeeld waarom persoonlike identiteit en selfervarings so 'n onaantastbare status in vandag se woke gesprekke en woke diskoerse geniet. Wanneer iemand sê, dit is my waarheid, of dit is hoe ek my identiteit beleef, word dit gesien as die finale realiteit. Dis iets wat nie ondergeskik gemaak mag word aan enige ander objektiewe waarheidsstandaard of biologiese feit nie, en die pad hiertoe is vir ons voorberei deur die idees van Descartes, Rousseau, Kant, by wie ons nou gaan uitkom, en ook Jean-Paul Sartre, en ander wat die menslike self ontkoppel het van enige hoër orde of vaste natuur
en die mens tot 'n selfwetgewer verklaar het. So die romantisisme het basies hierdie ding aan die gang gesit, maar die grond was reeds daarvoor gelê by Descartes en dan ook in reaksie op die empirisisme. Nou, net gou terug na wat Carl Trueman vir ons gesê het oor daai 3 fases in die ontwikkeling van die woke mindset, die woke denke. Hy noem dit die genealogie van die moderne identiteit. Met Rousseau het ons gesien hoe die persoon 'n self geword het. Die innerlike self het nou die belangrikste faset van myself geword. Ware identiteit word gevind wanneer die mens inwaarts kyk, nie deur te konformeer tot sosiale norme nie. Hoe die self geseksualiseer geword het. Ons gaan nie by Freud uitkom nie, maar hy het basies menslike identiteit gefundeer in sy seksuele drywe. En seksualiteit is nie bloot meer iets wat jy doen, volgens Freud nie, dit is wie jy is. So sielkunde word geseksualiseer. Met ander woorde, seksuele vervulling word iets wat nou sentraal staan tot persoonlike welwese. En dan die laaste stap is hoe seks gepolitiseer geword het. En die man wat daarso die ding aan die gang gesit het, was Wilhelm Reich. En wat hy gedoen het is, hy het Freud se sielkunde gekoppel aan Karl Marx, by wie ons nou gaan uitkom, sy sosiale teorie. En hy argumenteer in sy boek The Sexual Revolution, dat seksuele onderdrukking is gelyk aan politiese onderdrukking. Kapitalistiese en godsdienstige instellings gebruik die onderdrukking van seksuele uitdrukking deur norme en waardes bloot om mag te bou. Veral in die geval van kinders en adolessente om hulle seksualiteit te onderdruk of om hulle reëls daar te stel of norme en waardes. So hy sê seksuele onderdrukking is gelyk aan politieke onderdrukking, daarom is seksuele bevryding gelyk aan politieke bevryding. The personal is political, is 'n idee wat by hom begin het. En dan natuurlik later ook aangehaak by hierdie idee van seks wat polities is, met Judith Butler en die ander feministe, wat ook gender, seksuele uitdrukking en geslag, jou biologiese geslag, politiseer. Op dieselfde manier as wat seks gepolitiseer word. Om geslag en gender van mekaar te skei en al twee hierdie kategorieë te verklaar as sosiale konstrukte deur mense wat mag wil behou oor die uitdrukking van ons seksualiteit. So, as ons trappe motief van daar van die begin af in gedagte hou, sien ons hoe Rousseau sy romantiese filosofie op die ou en die grondwerk gelê het en het 'n afdrup effek gehad het al die pad tot by waar ons dan nou by die kultuur van wokeisme gekom het en identiteit, ideologie en natuurlik hoe dit op die ou en in die teologie ook begin posvat het. So, hou hierdie oorhoofse geskiedkundige raamwerkie in gedagte wat afgeskop is deur die romantisisme by Rousseau. Na Rousseau kom 'n man met die naam Immanuel Kant en hy was eintlik die filosoof wat die groot fondasie gelê het vir die res van westerse filosofie na hom. Hy begin met wat hy noem die kritiese filosofie. So Rousseau het vir hom hierdie idee gegee van natuur in die onderste verdieping en radikale vryheid in die boonste verdieping, en hy herbeskryf dit as ons het in die onderste verdieping het ons die fenomenale dinge soos wat dit aan ons voorkom, fisiese dinge wat ek sintuiglik en met die rede kan ondersoek, en in die boonste verdieping het ons die nominale. Dit is dinge soos wat hulle in hulle self is. En die rede hoekom Kant gevoel het om hierdie onderskeid te tref, is want hy wou die wetenskap red en terselfdertyd plek maak vir godsdienst of vryheid. So hy wou 'n raamwerk gee waar byvoorbeeld Descartes, John Locke en Rousseau ingemaklik sou voel. 'n filosofiese raamwerk waarna hulle self sou kon tuisvind. En terselfdertyd dan red hy die wetenskap en volgens hom maak hy plek vir godsdienst en vir morele en epistemiese vryheid. Die wetenskap was in die gedrang gewees, want daar was hierdie geweldige spanning tussen die rationalisme en die empirisisme. Hoe kry ek kennis van die werklikheid? En hy sê nee, jy het rede en sintuie nodig en hulle werk in 'n sinergistiese verhouding met mekaar in die onderste verdieping, in die sfeer van die natuur of die fenomenale, soos wat hy dit dan nou genoem het. En wat hy gedoen het is, hy het die lyn tussen die nominale en die fenomenale 'n baksteenmuur gemaak, waarmee mens nie kan deurkom nie.
Die rede en die sintuie kan op geen manier die nominale realm penetreer nie, en dis is die inhoud van die nominale realm onkenbaar en onbewysbaar, en daarom ook onkritiseerbaar deur die rede en die empirisisme. So jy is vry met jou godsdienst en met wat ook al jy wil doen in die boonste verdieping, en niemand kan vir jou met rede en met empirische of sintuiglike waarneming daaroor kritiseer of daarmee wil voorskryf nie. So daar is amper geen kontak meer nodig of moontlik tussen die boonste en die onderste verdieping nie, want hierdie lyn het nou solied geraak. So ons kan nie bewys of verifieer wat in die boonste verdieping is nie, maar Kant het gesê, ons weet wat dit moet bevat, ten minste op 'n simboliese of, om ons woordjie, nominale vlak, sodat ons op 'n morele lewe kan leef. Hy het besef, as daar nie 'n standaard moraliteit buite die mens se subjektiewe ervaring lê nie, is daar geen morele voorskrif in hierdie wêreld nie. So daar moet 'n tipe van 'n morele wetgewer wees, of 'n morele wet wees vir die mens om 'n morele lewe te kan leef in die regte wêreld. En die implikasie van hierdie nominale fenomenale skeiding en die dik lyn wat hy tussen die twee gesit het, is dat Kant basies vir God uit die metafisika uitgehaal het as 'n objek van kennis. God word eerder nou 'n noodsaaklikheid vir praktiese rede teenoor pure rede. Ons kan niks van God weet nie, want die enigste manier hoe ons enigiets kan weet is deur die rede of deur die sintuie. En hy beskou dit ironies genoeg as 'n groot stap vorentoe vir die Christendom. In sy Religion Within the Bonds of Mere Reason sê hy, I have therefore found it necessary to deny knowledge in order to make room for faith. So geloof is nie ware kennis nie. Geloof is daai vryheid in die nominale realm wat nie bewysbaar of verifieerbaar of eintlik aantasbaar of kritiseerbaar is nie. Dit hoort daarbo. So na hom kom Friedrich Schleiermacher, as ons nou die lyn van die teologie so bietjie kan volg. En Schleiermacher was die eerste moderne teoloog. Hy begin met die autonome self, en dan beweeg hy van daar na wat ons op die oomblik kan begryp oor God. Hy aanvaar die idees van Kant, en wat hy probeer doen het, is om godsdienst en teologie met modernisme te verenig. Hy wou die teologie relevant maak vir die kulturele atmosfeer waarin hy geleef het. Natuurlik die kultuur wat deur die filosofie beïnvloed is. So hy wou Kant se filosofie basies harmoniseer met teologie. En hoe hy dit gedoen het, is om te sê dat godsdienst lê nie in iets bonatuurliks of dogmaties of die kerklike of die ritualistiese nie, want ons kan dit nie met rede en kennis verifieer of uitsorteer nie. Hy sê waarin dit lê, as jy nou hoor hoe hy ook vir Rousseau hierby betrek, die essensie van godsdienst lê in die gevoel van absolute afhanklikheid. So hy wortel die essensie van godsdienst basies in die mystiek, die gevoel van absolute afhanklikheid. So hy aanvaar Kant se kritiese filosofie hiermee. En sy gevolgtrekking is, as dit onmoontlik is om definisie te gee aan of selfs die inhoud van die boonste verdieping te ken, is inhoud of definisie nie langer 'n relevante onderneming nie. Om vir God te probeer definieer en dogmaties te probeer wees oor wat ons glo is nie meer relevant nie, want dit kan eintlik nie gebeur nie, volgens Kant. En is al wat ons verbind aan die transcendente of die uiteindelike, die gevoel van absolute afhanklikheid. En hier is waar baie van ons hedendaagse predikante hulle self ook sou tuis vind. Soos ek sê, Friedrich Schleiermacher is die vader van moderne teologie, en sy impak ervaar ons nog steeds vandag, dat baie van ons moderne predikante hulle self hier sou skaar. Dit is onverdunde dwaalleer en maak van die Bybel niks anders as 'n mens se nie so geleerde opinie nie. As ons sê, maar ons kan eintlik nie kennis van God kry buiten hierdie gevoel van absolute afhanklikheid nie. Die volgende logiese stap, as dogma en ware kennis oor God nie relevant meer is nie, is maar die Bybel gee dan vir ons dogma en relevante kennis oor God, so wat moet ons daarvan maak? Ons moet dit deliteraliseer. Ons moet dit hersien. Ons moet dit nou binne in hierdie filosofiese raamwerk wat Kant vir ons so mooi uiteengesit het, inforceer. So die deliteralisering van doktrines en al die bonatuurlike elemente van die Christelike geloof, terwyl ons nog steeds die geloofsterme behou, die taalhandvatsels, die linguïstiese taalhandvatsels van die tradisionele Christelike teologie. En dis iets wat ons vandag ook baie sien, is hoe die progressivisme vandag behou geloofstaal, maar geen het ander inhoud daan, geen het ander definisies daan. En Schleiermacher was die een wat eintlik daarmee begin het. Redding, versoening, geloof,
ons deliteraliseer dit, dit het nie meer met die fisiese werklikheid te doen nie, ons kan dit vergeestelik, om op een of ander praktiese manier nog inspraak in ons lewens te hê. Terug na een van ons 3 groot filosofiese woordjies, so hy het basies anti-realistiese metafisika voorgestaan. Alle eienskappe wat ons aan God toeskryf, moet aanvaar word as dit iets waaroor God sê, maar slegs waar in terme van ons persoonlike relasie tot God. So dit is symbolies waar of metafories waar. Ons sou selfs kon sê hy het 'n nominale siening gehad van die boonste verdieping, maar eintlik anti-realisties. Daar is nie inhoud nie, ons gee daar die inhoud soos wat ons wil. Veral as jy dit nou koppel aan 'n persoon van absolute afhanklikheid, dan subjektiveer jy dit tot op die vlak van die individu. Sy siening van God was, God is die panentheïstiese wêreldgees. Wat beteken dit? Dat God is in die wêreld en die wêreld is in God, en God groei en word saam met die wêreld. So ek kan vir God aanvaar in die wêreld, want die wêreld is in God en God is in die wêreld. En die praktiese implikasie hiervan is iets wat ons vandag ook baie mee te doen kry, is hierdie tipe verwondering spiritualiteit of hierdie mysterie spiritualiteit van ons ervaar God in alles, want God is in alles, maar ons kan nie regtig dogmatiese inhoud aan God toeskryf nie. Hy het die teologie totaal subjektief gemaak deur dit te konstrueer as dit is 'n refleksie op godsdienstige ervaring, eerder as 'n analise van objektiewe historiese openbaring in die skrif. So wat was sy skrifbeskouing gewees? Die skrif is die rekord van mense se persoonlike geestelike ervarings. Dis nie God wat homself openbaar op 'n historiese of forensiese manier aan die mens nie. En sy wêreld, as ons nou die 2 verdieping wêreldbeeld motief van hom op hom van toepassing kan maak, in die boonste verdieping het hy autonome, ervaringsgesentreerde vryheid gehad, en in die onderste verdieping autonome, deterministiese naturalisme. And never the two shall meet. So, om te praat oor God is slegs om te praat oor die mens se ervaring van God, en dit impliseer dat die Bybel ook slegs 'n rekord is van die mens se geloofservaring. Ons kan nie oor God praat soos wat hy in homself is nie, want ons het nie volgens Kant toegang tot die nominale realm nie. Nou, tot op hierdie punt het filosofie nog altyd 3 sentrale toewydings gehad. Ekskuus vir daai foutjie daar. Toewydings gehad. Die eerste toewyding was dat ons 'n rasionalistiese epistemologie gehad het. Die mens begin by homself, versamel partikulêre en dan formuleer hy universeles. Rasioneel. Die tweede toewyding was die rasionaliteit van waarheidsproposisies. Die metodologie wat die filosofie nog altyd gehad het, is een van antithese. A is nie non-A nie. Die onderskeid. En dan ook natuurlik die soeke na 'n verenigde veld van kennis. Nog altyd tot en met hierdie punt, selfs na Descartes, was dit net om nuwe sirkels te trek van, nee, hier lê ware kennis, hier lê ware kennis, hier lê die ware kennis, hier lê die ware kennis. Elkeen wou net 'n nuwe sirkel trek van maar dit was altyd 'n verenigde kennisveld gewees. En natuurlik dan nou rasionalistiese kennis plus rationaliteit gee vir ons 'n volkomme antwoord op alle denke en die hele lewe. Toe kom daar 'n filosoof met die naam Friedrich Hegel. En hy verander die fundamentele reëls van die filosofie met sy dialektiese realisme. Hy sê epistemologie, sy epistemologie was, daar is geen absolute of statiese waarheid of universeles wat ontdek kan word deur die toepassing van my rede of met empiriese navorsing of selfs met openbarings bewyse nie. Waarheid ontwikkel in 'n dinamiese proses deur die geskiedenis deur middel van konflik en resolusie tussen idees. Klomp groot idees, maar dit kom basies daarop neer dat daar is nie iets soos 'n altyd geldende universele waarheid nie, maar daar is ook nie waarheid nie. Waarheid is 'n proses wat ontvou deur die geskiedenis. So elke historiese tydvak het sy eie waarheid gehad en dis goed en dis mooi, dit was waar vir hulle. Maar nou het ons aanbeweeg en ons het groter vryheid en groter selfbewusheid, die ontwikkeling van hierdie wêreldgees, hierdie absolute gees deur die loop van die geskiedenis, en dit is dan nou wanneer idees met mekaar in konflik kom en hulle dan nou
'n resolusie het. Ek gaan nou iets daaroor sê. Sy metodologie was waarheid is nie langer bepaal by wyse van antithese. Ek moet kan wys dat A is nie non-A nie, maar deur 'n dialektiese metode van jy het 'n these, jy het sy teenoorgestelde wat sy antithese is. Ons bly nie in daai konflik of los die konflik op deur te sê A of non-A nie. Ons maak 'n sintese en A en non-A kom by mekaar en 'n nuwe hoër orde werklikheid of 'n hoër orde waarheid vind plaas. Praktiese voorbeeld, in daardie tyd, jy het 'n monargie gehad, jy het dit was die these, jy het sy antithese gehad wat die revolusie was of die anargie, en die sintese is, ons kies nie vir 'n monargie of 'n anargie nie, ons het nou 'n konstitusionele demokrasie. Hy het hierdie baie interessante gesprek gehad om sy antithese te bewys op grond van 'n meester-slaaf verhouding. En dit is 'n baie belangrike ding wat ek nou sal bespreek, wat aanleiding gegee het vir mense verstaan vandag oor interseksionalisme. Ek wil nou ietsie daaroor sê. So die meester-slaaf verhouding, hy het basies gesê, so jy die these wat die meester is, die heer. En die meester is 'n vrye, selfbewuste individu wat mag oor 'n ander verkry, en hy ontvang erkenning van daardie persoon oor wie hy mag verkry het. Maar daardie persoon is nie sy gelyke nie. Dis die van 'n onderdaan. En die onderdaan of die slaaf, die dienaar, is dan nou sy antithese. Die persoon is 'n selfbewussyn wat homself aan die meester onderwerp het, en hy word aanvanklik gesien as onvry en onderdanig. So jy het hierdie twee wat in konflik met mekaar is, die meester, die slaaf, die heer en die onderdaan. Die sintese vind plaas wanneer die slaaf die selfbewussyn van die meester ontwikkel. So deur arbeid en worsteling met die natuurlike wêreld ontdek die slaaf homself as 'n aktiewe vormgewer van realiteit, en die meester, wat afhanklik is van hierdie erkenning van die slaaf, word dan op die ooit self vervreem van ware selfkennis. Die slaaf word nou op die ooit die ware selfbewuste. Hy groei bo die meester uit, hy word die nuwe sintese. Hy is nie meer die onderdaan wat erkenning aan die meester gee nie, hy word 'n selfbewuste, en hy is eintlik die een wat vorm gee aan die meester, want die meester is afhanklik van sy erkenning. En soos ek gesê het, hierdie is 'n baie belangrike begronding vir vandag se verstaan van interseksionaliteit. Interseksionaliteit gaan ons later na kyk, maar dit is basies die dogmatiese uiteensetting van jou verskillende identiteitskategorieë. Ek is wit, heteroseksuele man, en dit is my interseksionele kategorieë. Daar is nog 'n paar wat kan bykom, en dit staan teenoor, sê nou maar, swart, homoseksuele vrou. En daar's bevoordeelde kategorieë en benadeelde kategorieë, en die benadeelde kategorieë hierdie is die heer kategorieë van Hegel, en hierdie is die onderdaan kategorieë, en die onderdaan kategorieë gee eintlik maar erkenning aan die heer kategorieë of die bevoordeelde kategorieë, en wat op die einde gebeur is, die benadeelde kategorieë, net soos die slaaf, staan op die einde eintlik nader aan die werklikheid, want hulle gee die erkenning aan die meester wat afhanklik is van daardie erkenning. Maar ek sal nou nog ietsie meer daaroor sê. Nou, die implikasie vir Hegel se dialektiese filosofie is historisisme, soos ek nou gesê het, is dat idees en oortuigings het 'n konstruktiewe of 'n kontekstuele karakter. Daar's nie universele waarheid nie, dit ontwikkel deur die loop van die geskiedenis, en dit het ook aanleiding gegee tot die idee van sosiale konstruktivisme, wat ons ook nou weer gaan sien wanneer ons by Foucault kom, dat die identiteitsstreweling wat ons vandag het, is as gevolg van alle kategorieë, argumenteer hulle, is net sosiale konstruksies, deur mense wat op 'n manier mag wil handhaaf oor die onderdrukte klas. Daar's nie absolute waarheid in enige van hierdie sosiale kategorieë nie, dis alles sosiaal gekonstrueer. Met ons twee verdieping wêreldbeeld toegepas op Hegel, wat hy basies gedoen het, is hy breek die onderskeid tussen die boonste en die onderste verdieping af. Kant het 'n verskriklike dik lyn daar gesit, Hegel het 'n stippellyntjie daar gesit. Hy maak hulle 'n samehangende stelsel, en die stelsel is dan nou die verloop van die ontvouing van absolute gees. Met ander woorde, immanensie in die onderste verdieping, natuur, kultuur, rationaliteit en transcendensie in die boonste verdieping, gees, waarheid, selfbewussyn,
word by Hegel opgeneem in dieselfde kontinuum van die geskiedenis. En ons sou dit kon noem immanente transcendensie. So jy die immanente en die transcendente op een of ander manier met mekaar gevoeg. So jy het jou these en jou antithese, hulle kom by mekaar, hulle vorm 'n sinthese. Dit word 'n nuwe these, en daai sinthese is natuurlik groter vryheid, groter selfbewussyn. Jy het 'n nuwe these, hy ontmoet sy antithese, die konflik word opgelos in 'n sinthese, en so gaan jy aan, en so ontwikkel die wêreldgees op die einde, tot by die absolute punt van absolute vryheid en absolute selfbewussyn. Hierdie het geweldige groot impak gehad op die filosofie wat na Hegel gekom het, en veral op die sosiale teorieë en natuurlik kritiese teorie wat uit dit uit sou kom. As ons nou weer die lyn van die teologie so bietjie na kan volg, dan het ons volgende vir Søren Kierkegaard. En hy is dan nou geassosieer met wat bekend staan as die eksistensiële teologie of eksistensiële filosofie. En hy is baie krities op die eind van Hegel se dialektiese beskouing van die geskiedenis. Dit was vir hom te sistematies, te dogmaties gewees. En hy het gesê, die menslike bestaan is iets wat subjektief is, dis konkreet en dis partikulêr. Teenoor Hegel se sisteem wat objektief, abstrakt en universeel is. So dis sy kritiek teen Hegel. Kierkegaard is geweldig krities oor Christen dogma. Sy siening was, Christianity is not a doctrine, it's a life. En die ortodokse tradisie stel dat God op die eind kenbaar is deur openbaring in proposisies, byvoorbeeld die skrif, en dat leerstellings die fundament van regte aanbidding, prediking en disipelskap is. En Kierkegaard se afwysing van dogma verskuif die sentrum van geloof weg van proposisionele kennis oor God na gevoel en ervaring. Baie in die lyn met Rousseau en ook baie in die lyn met Schleiermacher. Dit gaan oor my gevoel en my ervaring, my eksistensiële ervaring, dit gaan nie oor proposisionele kennis nie. Vir hom was geloof paradoksaal. Geloof gaan nie oor die oplos van paradokse deur dogmatiese verheldering nie, maar oor die omhelsing van paradokse deur 'n persoonlike daad van geloof. Hy het gesê, ware geloof begin waar sekerheid eindig. Ons hoor baie van dit ook in vandag se teologiese gesprekke, dat geloof kan nie saam met sekerheid staan nie, want dan het jy nie geloof nodig nie. Ons kan 'n bietjie daaroor gesels later. Hy het gesê, geloof vereis die opheffing van die etiese ter wille van godsdienstige plig. Baie interessante voorbeeld wat hy gebruik is die voorbeeld van Abraham en Isak, waar God vir Abraham gesê het, Abraham, my opdrag is jy moet jou seun gaan offer. Abraham het geweet, dis nie eties om jou seun te offer nie, maar as God sê jy moet iets doen, hy het die persoonlike ervaring gehad dat God gesê het hy moet vir Isak gaan offer, dan het die etiese is nou ondergeskik aan die godsdienstige plig wat ons gekry het. So vir hom is dit deel van hierdie paradoks van die geloof, is dat geloof vereis 'n optimistiese leap beyond reason. Dit is 'n subjektiewe persoonlike besluit wat nie geregverdig of verduidelik kan word nie. Dit is nie rasioneel verifieerbaar nie en het ook nie kommunikeerbare inhoud nie, want dit gaan als oor gevoel en ervaring. Vir hom is waarheid subjektiwiteit. Waarheid is nie iets wat gesistematiseer of geobjektifiseer kan word nie, maar dit moet geleef en ervaar word deur die individu. So hoe hy gemaak het met ons 2 verdieping wêreldbeeld, is hy het gesê, daar is hierdie absolute skeiding tussen die boonste en die onderste verdieping, net soos Kant. Jy kan nie van die onderste verdieping na die boonste verdieping beweeg op enige manier nie, want die onderste verdieping is die verdieping van die rasionele en die logiese. Die boonste verdieping waar geloof is die non-rasionele en non-logiese. En die enigste manier hoe ek van die onderste verdieping na die boonste verdieping kan kom, is om my oë toe te knyp en 'n sprong in die geloof te maak. 'n Irrasionele, paradoksale sprong. En hy onderskei basies dan ook tussen hierdie historiese en ewige waarheid. Die feite van Jesus se lewe as historiese gebeure is vir hom onbenullig vir die geloof, want ware geloof is nie gebou op geskiedkundige sekerheid nie, maar op eksistensiële toewyding. So, die Bybel en die Christelike tradisie verklaar, as 'n mens 'n bietjie kritiek hierop kan leer, volgens 1 Korintiërs 15, dat as die historiese feite van Jesus se lewe nie plaasgevind het nie, het ons geen rede om te glo nie. Selfs met die sprong in die geloof, ons gereformeerde tradisie praat daarteen, as ons ouens soos Calvin en Bavinck kry, hulle beklemtoon dat geloof wel 'n rasioneel verdedigbare inhoud het, want is gebaseer op openbaring
en wat kognitief en proposisioneel verstaan kan word. So geloof is nie net 'n eksistensiële waagstuk nie. Daar is inhoud aan ons geloof wat ons proposisionele kennis van kan hê. Die laaste punt wat hy maak, wat eintlik maar 'n oorsigtelike opsomming van sy hele filosofies-teologiese projek is dat daar's 3 eksistensiële fases aan die lewe gekoppel. En om by die laaste een uit te kom is die mees gewens. Die estetiese fase is dat jou lewe rondom plesier, skoonheid en kultuur georiënteer is en dat jy die vermyding van pyn en verveling op die hoogste as die hoogste goed beskou. Leef vir die onmiddellike en bevrediging en soek sin in kuns, liefde, vermaak en in filosofiese spekulasie. Vermydelike eindig hierdie fase in verveling, wanhoop en nihilisme. Die estetiese persoon word bewus van die leegheid van sy bestaan en hy begin ervaar 'n eksistensiële wanhoop. En dit sal dan lei na die volgende eksistensiële fase van die lewe toe, die etiese fase. Die mens word bewus van sy verantwoordelikheid en pligte en die behoefte aan morele integriteit. Het gaan nie net meer oor selfbevrediging en die vermyding van pyn en om lekker ervarings na te jaag, hedonisme nie. Nou het ek 'n plig en morele integriteit is nodig. En die fokus verskuif dan nou na karakterbou en morele doelgerigtheid. Maar selfs die etiese lewe sê hy bring wanhoop as die mens sy eie tekortkominge en sondigheid besef dat dit vir my onmoontlik is om 'n volkome etiese lewe te leef, want die etiese persoon kan nie homself red nie. Hy word gekonfronteer met sy onvermoë om volmaak moreel te leef en dit bring weer eens eksistensiële wanhoop en behoort hom dan na die volgende fase toe te bring en dit is dan nou die godsdienstige fase. En dit is waarin die individu besef dat ware sin en verlossing nie binne die mens self lê nie, maar in 'n persoonlike verhouding met God. Geloof word dan nou die sentrale daad, wat alles wonderlik klink, maar sy gevolgtrekking is nie deur 'n bewyse nie, maar deur 'n paradoksale verhouding met God. Selfs waar die verhouding met God alle rasionaliteit uitdaag. En hy sê die eienskappe van so 'n geloof is die sprong in die geloof. Jy glo ten spyte van die absurditeit van jou geloof, selfoorgawe en volledige afhanklikheid van God en om te leef in paradoks. Daar gaan nie sekerheid te vind wees in hierdie eksistensiële fase nie. Nou wat hy nog is hy's geweldig krities, Kierkegaard teenoor die modernisme se fokus op wetenskap en die rede en sy oplossing was om die geloof volkome te subjektiveer. Natuurlik ook geweldig krities teenoor die staatskerk, kultuurchristenskap wat in sy eie Deense kultuur aan die gang was en dit alles dan ook rede vir hoe hy toewyding aan God bo hierdie dogmatiese goed wat selfs 'n kulturele Christen net op 'n kognitiewe manier kon sê, ek stem daarmee saam, maar die ontkoppeling van hierdie twee was die groot probleem geweest, die toewyding en die inhoud van die geloof. Eksistensiële toewyding sonder inhoud kan nie water dra nie, dit subjektiveer die geloof ten volle. En as mens nou Francis Schaeffer lees, dan sê hy, Kierkegaard was basies die eerste man wat waarlik die moontlikheid opgegee het op 'n verenigde antwoord vir kennis en die lewe. Alles tot en met hierso in Hegel het basies die deur oopgemaak na Kierkegaard wat gesê het 'n verenigde veld vir kennis is nie moontlik nie. As jy in die geloofsveld, as jy geloofskennis wil hê, moet jy oë toeknyp en jy moet hoop teen hoop spring in hierdie paradoks of in hierdie absurditeit in. Daar's geen verenigde wêreldbeeld, die onderste wêreld en die boonste wêreld is totaal van mekaar ontkoppel. En dit lei ons nou as die teologiese lyn nog volg tot hierso, lei ons na Karl Barth toe. En Karl Barth was die groot figuur in wat ons noem die dialektiese teologie of neo-ortodoksie en hy was baie sterk gekant teen klassieke Christelike metafisika, kom ons sê om proposisionele kennis van God te kry, God is dit, God is dat. Daar's geen algemene openbaar, hy was totaal en al gekant teen die idee dat daar 'n raakpunt was tussen die mens se rede en kennis oor God. Enigste manier hoe 'n mens kennis oor God kan kry is wanneer God homself aktief aan die mens openbaar.
'n daad van openbaring is die enigste manier om kennis van God te kry. Daar is geen ander statiese manier om kennis van God te kry of enige proposisionele kennis nie. Hy en Brummer het hierdie baie bekende debat gehad, waar Brummer gesê het, maar daar is iets soos algemene openbaring en ons kan met die rede enigiets iets oor God weet. En Bart se antwoord op dit was net nee, dit werk nie so nie. En sy antwoord daarop, God is in heaven and you are on earth, om te sê die boonste en die onderste verdieping totaal na al van mekaar geskei. Jy kan nie met rede en empiricisme en of empiriese bewyse en sintuiglikheid in die boonste verdieping waar God is inkom nie. Net God kan deur 'n daad van openbaring homself aan jou bekend maak. En hier sien ons dan nou ook weer eens Kant se transcendentale realisme invloed. Kant het gesê, daar moet goed in die boonste, eintlik maar nominalisme, maar daar moet goed in die boonste verdieping wees. Ons kan net glad nie weet wat dit is nie, want dit is net te ver bo ons menslike vermoëns om tot daardie kennis te kom. So, geen rasionele of ervaringsmatige roete na die nominale realm nie. Selfde ding vir Bart, geen rasionele of ervaringsmatige roete na God toe nie. Die uiteinde daarvan, gelukkig was hy konsekwent gewees, is dat die Bybel is dan nie die woord van God nie, maar dit kan die woord van God word, dit kan 'n voertuig word vir 'n eksistensiële ontmoeting met Christus. So ek lees die Bybel, ek is nie besig met die woord van God nie, die oomblik wat God vir my 'n eksistensiële ervaring van hom gee deur middel van die Bybel, dan kan die Bybel die woord van God word, maar dit is dit nie sonder daardie eksistensiële ervaring. So die Bybel in daardie opsig getuig slegs van die woord van God, maar dit is nie die woord van God nie. Hy het ook gesê dat openbaring is verstaan as ontmoeting eerder as proposisionele kommunikasie van informasie. So God het homself openbaar homself nie vir ons deur die Bybel nie. Die Bybel is 'n rekord van mense se eksistensiële ervarings van God se openbaring aan hulle deur die geskiedenis. En daarom was Bart ook oortuig dat die Bybel 'n feilbare boek is, vol menslike foute en teenstellings. Hy glo dat die Bybel se kapasiteit vir foute nie net beperk is tot wetenskaplike en historiese foute nie, maar ook godsdienstige en teologiese foute. Want hy sê dat the Bible contains the witness to revelation, not the revelation itself, and because it is a witness, it can err. Dis nou in sy kerklike dogmatiek, boek 1, afdeling 2. So die Bybel is feilbaar en foutief, want dit is slegs die getuienis van God se openbaring aan mense deur die geskiedenis. En sy verweer was, maar God kan enige stelling gebruik, waar of vals, om 'n eksistensiële ontmoeting met Christus te verwek. Waar die idee van die dialektiese teologie vandaan kom, Bart was radikaal daarin geïnvesteer om seker te maak dat, veral in die klimaat waarin hy geleef het, modernistische sekerheid van alles, dat daar op geen manier sekerheid oor God gekry kan word. So om teenoorgesteldes die hele tyd in spanning te hou met mekaar, sonder die versoeking om hulle dogmaties te probeer oplos, ontwrig die mense poging om sekerheid oor God te kry en om vir God in 'n blik te druk of kom ons sê, in menslike denke te probeer vasvang. So, God is naby en ver. God is kenbaar en onkenbaar. Jesus is God en mens. Hy is die uitverkiezer en die uitverkiester. God is die een wat homself openbaar en homself verborg. Of versteek. So om vir God heeltyd half in hierdie dialektiese spanningsveld te hou, maak dat ons nooit volkome sekerheid oor God kan kry nie, en ook nie te seker kan wees oor wat ons dink oor God nie. Hy het vir God as die gans andere beskryf. Totale ander, ons kan nie eers sê wese nie, want dit is ook 'n kategorie wat in ons menslike brein is. So daar's eintlik geen ding wat ons met volkome sekerheid oor God kan sê nie. Hy was baie sterk daarom beïnvloed deur Kierkegaard se existentialisme en die paradox motief. Hy het die gesplete waarheidsbeskouing gehad. Kontak met God is nie proposisioneel nie, maar persoonlik. Die groot probleem met dit is dat veral met die Kierkegaard faset van Bart se teologie is dat etiek net soos teologie dan nie universeel herhaalbaar is nie.
Dis nie universeel beskikbaar of herhaalbaar nie, want net soos met 'n persoonlike ontmoeting met God, dit moet persoonlik wees, dit gaan situasiegebonde wees en dit gaan dinamies wees. Dis nie proposisioneel dat ek iewers kan verwys na 'n ding en sê daar is die waarheid oor God en daar is die waarheid oor hoe ons eties moet optree nie. So daar is nie iets soos hierdie is reg vir alle mense vir alle tye nie. Elke etiese situasie is 'n unieke ontmoeting met God se wil. Weereens was baie mal oor Kierkegaard se voorbeeld van Abraham en Isak. As ek eksistensieel ervaar dat God my van 'n spesifieke morele optrede oortuig, hoef dit nie rasioneel regverdigbaar te wees nie. So daar is nie 'n afleibare verband wanneer ons dan nou weer eens hierdie twee verdieping wêreldbeeld aan hom koppel. Geloof is bo, rationaliteit is onder, die lyn is onoorkombaar sonder 'n fisiese openbaring van God af. So daar is nie hierdie afleibare verband tussen God se karakter en morele optrede op die ouend nie. Soos wat ons kry wanneer ons kyk na byvoorbeeld Aquinas, Calvin of Bavinck nie. Met ander woorde, daar is geen objektiewe standaard om onreg, korrupsie of immoraliteit universeel aan te spreek nie. Eintlik ook geen manier om al het hy die geweldige Christelike dogmatiek geskryf, daar is eintlik geen manier om sekerheid te kry oor of 'n ewige sekerheid te kry oor God se natuur en God se karakter buiten jou eie persoonlike ervaring daarvan nie, want al die res, selfs dit wat ons in die Bybel kry, is slegs 'n rekord van iemand anders se persoonlike ervarings van God se openbaring aan hom. So, hoe het Schaeffer dit beskryf in Escape from Reason? Hy sê, the same general picture that emerges from secular existentialism is present in Karl Barth's system and the new theologies, which have extended his system. There's no rational interchange above or below the line. He held and holds the higher critical theories, so the Bible contains mistakes, but we are to believe it anyway. Religious truth is separated from the historical truth of the scriptures, thus there is no place for reason, and there is no point of verification. In neo-orthodox theology, Barth's theologie, man is left with the need to leap, net soos Kierkegaard se sprong, because as the whole man, he cannot do anything in the area of the rational to search for God. Man in neo-orthodox theology is less than biblical fallen man. The Reformation and the scriptures say that man cannot do anything to save himself, but he can, with his reason, search the scriptures, which touch not only religious truth, but also history and the cosmos. He not only is able to search the scriptures as the whole man, including his reason, but he has the responsibility to do so. So Schaeffer sê, Barth se mensbeskouing gee vir ons 'n mens wat minder mens is as selfs die gevalle mens wat in die Bybel beskryf word, want selfs die Bybel se gevalle mens het 'n rasionele kapasiteit om na te dink oor God en die werklikheid rondom en etiek en al daai goed. Barth sê nee, alles is 'n sprong waarmee jy jou oë toeknyp en dan hoop vir 'n eksistensiële ervaring om so 'n bietjie kennis te kry. Nou kom die fokus op Barth. Barth se skrifbeskouing en inspirasieleer het bygedra tot die subjektivering van ons interpretasie van die skrif waarmee ons vandag in die kerk sit. Barth se weerstandigheid teenoor metafisika, natuurlike teologie, wat in 'n algemene openbaring is, en die rede het bygedra tot die eksistensialisering van moderne Christene se godskonsepsie. So Barth het dit moontlik gemaak om te sê, ek voel God is, en niemand kan vir jou sê, nee, jy voel verkeerd nie. Want dit is my ervaring, my eksistensiële kontakpunt met God het dit vir my bewys, en jy kan nie na die skrif toe gaan of my sê, nee, maar die Bybel sê anders nie, want die Bybel is nie die woord van God nie, die Bybel is die voertuig waardeur die woord van God na my toe kan kom, maar dit hoef ook nie. En Barth se dialektiese toewyding plaas die fokus op goddelike paradoks en misterie, eerder as op die rykheid van God se kenbare karakter. En dit het gelei na wat ek nou ook genoem het, hierdie tipe verwonderingsspiritualiteit. Ons kan nie seker wees nie, so ons moet maar net wonder. En terwyl ons wonder, kom ons wees verwonderd oor wat ook al ons op die einde dink, God is hier rondom ons, of God doen hier rondom ons. So Barth dra by tot die begronding vir subjektiewe teologie en etiek, en dan nou ook vir ons 'n baie goeie basis gegee vir wokeisme in die kerk, want wokeisme is dan nou gebou op 'n fondasie van subjektiewe kennis en die innerlike self en eksistensiële ervaring, eksistensiële waarheid
as die hoogste waarheid. So Barth en die groot aanhang wat Barth in die kerk het, veral die groot impak wat op die teologie van die laaste 20 jaar gehad het, is 'n rede hoekom ons 'n bietjie op Barth moet fokus en krities moet kyk na die filosofiese tradisie waar hy vandaan kom. Onthou, teologie lê stroom af van filosofie af. Barth was 'n kind van sy tyd. Hy het gereageer teen dit wat in sy tyd ervaar is en hy het baie van die filosofiese idees wat rondgehang het daardie tyd het hy in sy teologie geïnkorporeer om dit te doen. Cornelius van Til, ook 'n baie belangrike Christen filosoof, teoloog, skryf in The Reformed Pastor in Modern Thought, because of the influence of modern philosophy and modern science, and particularly because of the philosophy of Immanuel Kant and his followers, modern Protestantism rejects traditional Protestantism. Both 19th century liberalism and 20th century neo-orthodoxy reject traditional or historic Protestantism because it is supposed to be metaphysical or dogmatic. Geef vir ons proposisionele kennis oor God, die historiese protestantisme. But Kant, we are told, has saved science and made room for religion. In sy wêreldbeeld, die onderste is die rasionele, empiriese wêreld, en die boonste is die nominale wêreld waar jy totaal vry is. Has saved science and made room for religion by rejecting every form of metaphysics and dogmatism. Ons kan glad nie seker wees oor die inhoud of die verifieerbaarheid van die boonste verdieping. Modern science and modern philosophy is therefore anti-metaphysical. If modern theology wants to meet modern man influenced as he is by modern science and modern philosophy, he must re-express the principles of Christianity and in particular the principles of Protestantism in anti-metaphysical or critical terms. Ons is besig om te sien hoe dit gebeur in baie van die proefskrifte en artikels wat uit ons teologiese fakulteite en uit Huguenot College uit en so aankom. Johannes Wolmerans skryf artikel Immanent Transcendence in a Post-Foundational Religion. Impossible Dream. Nou, onthou, ons het gesien hoe Hegel se sisteem hierdie hele ding rondom immanente transcendensie probeer mee saamwerk het. Is it possible to find immanent transcendence in a post-foundational religion? This paper argues that there are good reasons for seriously exploring, nou hoor hierso, the option of a Christian theology which is based upon this world alone. 'n Christelike teologie wat slegs op hierdie wêreld gebaseer is. Jolandi Steenkamp, rektor van Huguenot College, het ook baie met hierdie idee van 'n post-theïstiese beeld van God, en wat eintlik maar jy kan die existentialisme daarbey intrek, maar dis ook eintlik hierdie post-foundational, anti-metafisiese, onderste verdieping gegronde, rede, ervaring en al daai dinge, beskouing van God en Christendom. So, as ons nou die teologiese lyn net kan klaarmaak hier, voor ons bietjie oorgaan weer na die kulturele lyn toe, dan sien ons van Descartes af, was daar die pogings gewees om die teologie te red van die kulturele atmosfeer of milieu van die dag, maar op die filosofie van die dag se terme. So wat Descartes gedoen is, hy het gereageer teen die Renaissance humanistiese skeptisisme, en hy het dit gedoen deur epistemologie te begrond in die menslike rede, wat 'n humanistiese epistemologie is, en sodoende beweeg hy weg van enige afhanklikheid van goddelike openbaring as 'n bron van kennis. Schleiermacher reageer teen die verligting en sy rasionalistiese, empirisistiese reduksionisme, wat gesê het, ons wil niks met Christendom uit te waai nie, dit het geen waarde nie, en hy wil dit relevant maak en nog steeds behou, en hy sê, teologie word in die menslike ervaring en in die subjektiewe natuur van die geloof begrond, nie in empiriese bewysbaarheid of in die rede of enige so iets nie, en sodoende omhels hy nou die Kantiaanse model van metafisika, sy kritiese filosofie, en beweeg weg van afhanklikheid van goddelike openbaring, algemene openbaring, spesiale openbaring, en Christelike dogma as 'n bron van teologiese waarheid. So hy wil die teologie red, maar hy gebruik die hedendaagse filosofie, wat eintlik 'n probleem was om dit te doen, en dan red hy dit glad nie. Kierkegaard reageer teen Hegel se idealisme, en die Deense staatskerk tipe Christendom, deur die bevestiging van die belangrikheid van individuele subjektiwiteit, jou eksistensiële ervaring, en die paradoks van geloof, om te glo eintlik teen alle rede, dis waarop dit neerkom. En sodoende stel hy, dat waarheid te vind is in die persoonlike toewyding en eksistensiële keuses van die mens, eerder as in abstrakte, systematiese, of systematiek en goddelike openbaring. Barth reageer teen modernisme,
En uiteindelik reageer teen liberalisme se anti-realisme aan die een kant, dat daar inhoudlose boonste verdieping is, en ook fundamentalistiese Christene se rigide literalisme. Dat ons dogmaties seker kan wees vir alles en metafisies kan dink oor God en al daai dinge. En so hy wou tussen hierdie twee kampe, hierdie liberalisme en modernisme, waar hy op 'n manier 'n middeweg vind. En hy doen dit deur aan te dring daarop dat goddelike waarheid wel objektief is, maar selfs toeganklik is deur God se selfopenbaring. So vir die fundamentalisme paai hy dat dit objektief is, ja, maar hy paai die liberalisme so half tussenin te kom deur te sê, maar net deur God se selfopenbaring. Dis nie redelik of empiries verifieerbaar nie. Nie menslike rede of die skrif of kulturele dogmatiese konstrukte gee vir ons ware kennis van God nie, net God se selfopenbaring. Soos ek gesê het, ons het nou 'n bietjie die lyn gevolg van hoe die filosofie op die ouend die teologie beïnvloed het die laaste 500 jaar. Daar's nog baie wat 'n mens kan praat oor, baie belangrike teoloë ook wat ek nou 'n bietjie uitgelos het. En wat 'n mens nou nog vorentoe ook kan kyk, maar anders gaan hierdie video omtrent 5 ure lank wees. Nou gaan ons terug en ons kyk bietjie na die impak van die filosofie na veral Kant en Hegel op die kultuur. En die eerste persoon waarna ons dan nou gaan kyk, en hier kom ons nou baie naby aan die begronding vir moderne wokeisme, is dan nou Karl Marx met sy dialektiese materialisme. Wat hy gedoen het is, hy gebruik Hegel se beskouing van die ontvouing van die geskiedenis, die dialektiese idealisme, en hy plaas dit binne 'n materialistiese raamwerk teenoor Hegel se idealistiese raamwerk. So hy begrond dit in sintuiglike waarneembare werklikheid. So hy gebruik basies die bots en die sintese van idees wat die geskiedenis dryf. Hy sê die bots, die tese-antitese model is goed, maar is nie idees wat bots en sinteses van gemaak word wat die geskiedenis dryf nie. Dis die bots van ekonomiese klasse en die sintese wat daarna kom wat die geskiedenis dryf. En die sintese word gewoonlik na aanleiding van die revolusie wat die bots van hierdie twee klasse is gedryf. Byvoorbeeld, hy sê as mens teruggaan na die geskiedenis, sien dit gebeur, jy die slawerny samelewings gehad en die revolusie het plaasgevind van die slaaf teenoor sy meester. Dit gee vir ons 'n feudale samelewing. Die revolusie kom van die onderdaan teenoor die landheer. Dit gee vir ons 'n kapitalistiese kultuur, samelewing, en die revolusie kom van die proletariaat teenoor die bourgeoisie, wat vir ons sosialisme gee. Is 'n oorgangsfase waarin die werkers die staat beheer, en dit gee op die einde vir ons kommunisme, en dit is die finale fase van hierdie dialektiese proses van die geskiedenis. Uiteindelik sit ons met 'n klaslose samelewing waarin daar geen meer onderdrukking is nie. So kommunisme vir Karl Marx was die einddoel van die geskiedenis, die telos van die dialektiese proses van die geskiedenis. En dit was die ideaal, die utopia, 'n klaslose samelewing, waar daar geen meer vervreemding plaasvind van werker teenoor sy arbeid nie, want daar is nie meer iets soos privaat eiendom nie, privaat eiendom word afgeskaf. Vir hom was dit die idee dat sodra alle klasverskille verdwyn en alle middele van produksie aan die gemeenskap behoort, is daar geen meer konflik tussen ekonomiese klasse nie, want daar is nie meer 'n ekonomiese magsdinamika nie, en dan is daar geen meer dialektiese ontwikkeling van die geskiedenis nodig, so dis die einde van die geskiedenis. Hoe pas ons twee verdieping wêreldbeeld op Karl Marx toe? Hy het 'n materialistiese wêreldbeeld gehad, so ekonomie, arbeid en produksie is die enigste werklikheid. Daar is nie 'n boonste verdieping nie, daar is slegs 'n onderste verdieping. So hy was 'n anti-realis, en die fondasie van hierdie onderste verdieping is mag. Spesifiek ekonomiese mag, en die inhoud van hierdie verdieping is die wat mag het, en dus die onderdrukker is, en die wat nie mag het nie, en dus onderdruk word. So dit was sy wêreldbeeld gewees. En die groot idee vir Karl Marx was om te beweeg van 'n valse bewussyn na 'n kritiese bewussyn. Hy het gesê die idees van die heersende klas is in elke era die heersende idees. So mense leef binne sosiale en ekonomiese strukture wat hulle onderdruk, ideologie, godsdienst, samelewingsnorme, wet en kultuur, en al hierdie dinge is deel van die heersende magstruktuur. Dit is nie objektiewe universele waarheid nie, want daar is nie 'n boonste verdieping nie. Alles word in die onderste verdieping ontwikkel en toegepas in diens van onderdrukking. So mense leef in hierdie onderdrukking, maar hulle besef nie
dat hulle onderdruk word nie, want dit is die water waarin hulle swem, want die idees, waardes en waarhede waarin hulle glo is gevorm deur dieselfde onderdrukkende strukture. So die aanvaarding van die heersende idees is 'n aanduiding van behoudend wees aan 'n valse bewustheid. So solank as wat jy binne in die struktuur van die samelewing leef, die normes en die waardes en al die goed aanvaar, is jy besig om in 'n valse bewussyn te leef en jy is besig om onderdruk te word. Wat is nodig? 'n kritiese bewussyn. Die toestand waarin 'n persoon of 'n groep die kritiese bewussyn beteken, dit is die toestand waarin 'n persoon of groep bewus raak van die werklike magsverhouding en die strukturering van onderdrukking in hulle sosiale en ekonomiese omgewing. En die aard van hierdie kritiese bewussyn is dis selfreflektief, bewuswording van hoe jou denke gevorm is deur strukture. Jy begin sien hierdie strukture van onderdrukking oral hier rondom jou. Die aard van die kritiese bewussyn is emansipatories, dit lei tot aktivisme of revolusie, jy wil ontslaa raak of bevry word van hierdie strukture, hierdie normes en die waardes van die samelewing, en dit moet op die einde kollektief wees. Dit ontstaan gewoonlik in 'n klas deur samewerking en teorie. Nou, hoekom is teorie so belangrik in Marxisme? Teorie gee die analitiese raamwerk, soos Marx se materialistiese geskiedenisbeskouing, waardeur 'n klas sy onderdrukking begin verstaan. Onderdrukking is sistemies en objektief. Ons hoor vandag baie die woord van sistemiese rasisme, sistemiese seksisme, wat dan nou die patriargie is. Die mens sien hierdie beginsel in legio krities teoretiese artikels, ook vandag proefskrifte en die voortdurende ontstaan van nuwe kritiese lense en invalshoeke om die samelewing mee te ondersoek, tot op so 'n stadium dat van hierdie kritiese georiënteerde mense 'n artikel geskryf het dat huidige ondersoek van die smelting van ysberge is seksisties. Dit het 'n feministiese lens nodig. So die teorie help om oral so ver as wat jy kan die onderdrukking te sien, selfs waar dan die onderdrukking is nie. Maar dis hoekom die teorie so verskriklik belangrik is. Marx het geglo dat sonder so 'n bewustheid en so 'n teoretiese oriëntasie in sy kulturele milieu, die proletariat, slegs sou bly voortbestaan as 'n klas in homself. 'n ekonomiese groep wat deur die heersende klas gedefinieer word en onderdruk word. Eerder as 'n selfgeorganiseerde, selfdefinierende revolusionêre mag, wat uiteindelik dan nou 'n klas vir homself word, nie 'n klas in homself nie. Hy definieer homself, hy word nie meer deur iemand buite homself gedefinieer nie. En die aard van die teorie is, dit is nooit neutrale filosofie nie. Dit was sy kritiek teen Hegel gewees, dat dit was te abstrakt gewees. Teorie vir Marx is, dis bedoel vir praktis, dis bedoel vir aksie, en hierdie was dan nou, soos ek sê, een van sy groot kritiek teen Hegel, sy passiewe filosofering. So dit is nou Marx se wêreldbeeld en Marx se filosofie en Marx se siening van wat moet gebeur in 'n netedop. Van Marx af kry ons dan nou Leninisme en Stalinisme, hulle het gehardloop met sy idees in hulle kommunistiese regimes, en die kommunisme het toe nou geval met die Bolshevik revolusie wat in die vroeë 1900s dan nou opgekom het. En toe kom daar 'n ou met die naam Antonio Gramsci, wat 'n Italiaanse jong Marxist was, en hy het hierdie hele idee van kulturele hegemonie het hy ingebring. Hy het die vraag gevra, hoekom werk die kommunistiese revolusie nie in Europa, soos wat het gewerk het in Italië en in Rusland en China en al die plekke nie, hoekom werk het nie in Europa nie? En toe kom hy met hierdie idee tevore, die rede daarvoor is dus om daar 'n kulturele hegemonie in Europa is, wat antiteties is tot die kommunistiese idees van Marx. En kulturele hegemonie is dus 'n stelsel van idees en sedes en instellings wat maak dat die massas op die oomblik instem tot hulle eie onderdrukking. Hulle geïnternaliseerde onderdrukking. Hulle is nie eers bewus van hierdie onderdrukking nie, want hulle is so verblind deur die strukture rondom hulle. En op die oomblik het hy Marx se idees verder gevat, het gesê dis nie net die fabriek nie, maar ook die familie, die kerk, skole, howe, media, kuns en literatuur wat bydra tot hierdie hegemoniese ideologie, wat Marx ook van gepraat het as die superstruktuur wat die status quo verdedig. En die status quo is nou eintlik maar die heersende klas se magsbasis. Hierdie superstruktuur hou, wat dan nou al hierdie idees bevat, hou die massas
in 'n staat van valse bewussyn. En wat moet gebeur is, die kultuur moet verander word vir revolusie om plaas te vind, sodat mense bevry kan word van hierdie valse bewussyn. En sy strategie was natuurlik dan the long march through the institutions, want hy besef die groep wat die instituties van die land beheer die samelewing. Dit is dan nou kerke, skole, media, al die tipe goed. Wat hy besef het is dat as hy op die politieke vlak wil kry wat hy graag wil hê, revolusie, communistische utopia, dan moet mens besef dat politiek is stroom af van die kultuur. En die kultuur is stroom af van die universiteit. Universiteit is die fonteinoog van idees. En pedagogie somme in sy algemene toe nou later hierby bygekom waar hulle besef het, maar hoe ons kinders van kleins af opvoed, reg deur hulle skoolloopbaan tot by universiteit, gaan op die ooit impak hê op die kultuur. En dan impak hê op gaan ons communistische utopia die revolusie kan kry. En wat hy ook besef het is dat die universiteit is by ons stroom af van die kerk en die familie. So, die kerk en die kernfamilie is die grootste vyand van die revolusie en is die grootste vyand van die bereiking van die communistische utopia. So, vir hom, om vir Gramsci te verstaan, die hele idee van kulturele hegemonie, idees gaan vir ons op die oën die kultuur, om politiek te kry waar ons dit wil hê, moet ons die kultuur verander, en om die kultuur te kry waar ons dit wil hê, moet ons idees verander. En om idees te verander, het ons nodig om al hierdie instituties op die oënd binne te dring en van binne af te verander. Van Gramsci af kom daar 'n klomp ouens wat sy idees en Marx se idees gevat het en hulle staan bekend as die Frankfurt skool en hulle populariseer basies dan op die oënd kritiese teorie. Marx, Horkheimer, Herbert Marcuse en Theodor Adorno is 3 van die belangrike ouens of mees impakvolle ouens in die Frankfurt skool gewees en hulle pas dan nou vir Gramsci op grond van Gramsci Marx se kategorieë aan by die veranderende werklikheid van die vroeë 20ste eeu en hulle sê nie net die fabriek nie, maar ook ras, geslag, seksualiteit, koloniale status ensovoorts is almal gesien as nuwe fronte van onderdrukking en sosiale konflik. En so word Marxisme dan nou verbreed tot kulturele Marxisme, wat nie net die fabriek as en klas sien as die konfliktoneel nie, maar elke aspek van die kultuur, en van daai dag af is dit nog net uitgebrei, ons noem dit vandag nieuw Marxisme, kulturele Marxisme, dis eintlik wat daar gebeur het. So, woke retoriek, sal 'n mens hoor as jy bietjie na die gesprekke luister, is deurdrenk van hierdie konfliknarratief. Die samelewing word primêr gesien, dis die lens waardeur kritiese teorie na die wêreld kyk. Die samelewing word primêr gesien as 'n konflik tussen gepolariseerde of binêre groepe. Daar's altyd 'n meester en 'n slaaf dinamiek aan die werk in elke faset van die samelewing. Een groep domineer, 'n ander groep word gedomineer en 'n mens word geforseer om kant te kies. Jy is of aan die kant van die onderdruktes of jy staan saam met die onderdrukkers. Daar is nie iets soos 'n middelgrond nie, daar is nie iets soos samewerking nie. Dit is as jy wil samewerk of middelgrond ingesteldheid het, dan is dit the violence of silence. En jy dra eintlik maar net by tot die behoud van die status quo, en die status quo weet ons is die magsbasis van die onderdrukker. En dit lei ons dan nou na die middel van die 20ste eeu, ons het vir Foucault en vir Derrida, wat die 2 belangrikste postmoderniste is, en hulle het basies vir ons die idee ingebring van Foucault, konstruktivisme, en Derrida aan die ander kant, dekonstruksie. So, met konstruktivisme het Foucault vir ons gesê, mag is nie net in instituties nie, maar dit is ook in sosiale norme, diskoerse, wat ons dan nou praat van die groot narratiewe van die samelewing, en in kennissysteme. So mag raak nou ook 'n intellektuele oefening. So om kennis te produseer is die onderhouding van mag, en daarom is waarheid nooit neutraal nie. Die idee van sosiale konstruktivisme kom van hom af, dat identiteite nie natuurlik ontstaan nie, dit is sosiaal gekonstrueer. Spesifiek rondom seksualiteit, kriminaliteit en waansinnigheid, met sy werk by skole en hospitale en asylums daai tyd, het hy dit beskou, dat die samelewing impakteer die vorming van identiteite, en daarom kan ons praat van sosiale konstruksie. Instituties en die samelewing vorm op die oënd identiteit.
Sistemiese mag is ingebed in alle sosiale strukture, is ingebed in mag, is ingebed in enige norme, en rasisme, seksisme, heteronormaliteit ensovoorts is ingebou in institusies en samelewingspraktyk, en dit is alles fronte of fonte van onderdrukking. Derrida met sy dekonstruksie van die binêre, man-vrou binêr, rede-emosie binêr, wit-swart binêr, omdat hy beskou het dat binêre altyd in 'n verhouding van onderdrukking staan. Die een kant onderdruk altyd die ander kant van die binêr. Hy het ook die hele idee rondom die voorlopigheid van alle taal, die relativering van taal, die Franse begrip différence, dat taal is altyd onstabiel, betekenis is nooit vas nie, dis altyd uitgestel, en daarom was hy baie skepties oor universele waarheidsaansprake en vasgestelde identiteite. Alles is vloeibaar, alles is tentatief, alles moet saggies vasgehou word. Ons hoor baie van hierdie selfde taal gebruik in ons teologiese gesprekke in die kerk. Taal kan dien as 'n stok vir onderdrukking, daarom dat ons ook sien hoe die wokeisme vandag baie besorgd is oor om 'n greep op taal te kry, want as ek hou vas op taal kan ek deur taal mag uitoefen op die vorming van idees, en idees dan nou natuurlik kultuur, en kultuur op die ouen die politieke revolusie wat ons graag soek. So hoe ons sien hoe taal vandag gebruik word deur die wokes, dat hulle die inhoud van woorde verander en die betekenis van woorde verander sonder konsensus daaroor en daarmee hardloop. Derrida ook baie krities van westerse metafisika, natuurlik omdat hy nie gehou het van universele waarhede nie. Sy beskouing dat die weste obsessie gehad het met enige stabiele of met stabiele en vaste betekenis, dat die soeke van die weste is na dit, en hy berei dan op die pad voor vir postmoderne beskouings van identiteit, gender en ras. Alles is vloeibaar, alles is tentatief, alles is voorlopig. Daar is nie universele waarheid nie, daar is nie vasgestelde identiteite nie, daar is nie oorhoofse narratiewe nie. Alles is sosiaal gekonstrueer, en ons moet op die einde sorg dat ons daardie sosiale konstruksies dekonstrueer. En dit bring ons by die twee fasette van kritiese teorie, soos wat dit ontwikkel het na die Frankfurt Skool en na die postmodernisme. Kritiese rasseteorie en interseksionaliteit is basies die twee groot teoretiese bene van kritiese teorie. En natuurlik kritiese teorie dan wokeisme, wat kritiese teorie gepopulariseer het. So wat wokeisme as die popularisering van kritiese teorie basies is 'n sosiale sistematiek. Dit is 'n dogmatiese beskouing van identiteit en die interaksie tussen identiteite. Met ander woorde, dit is 'n kulturele narratief, alhoewel dit 'n ding is wat eintlik baie skepties is oor kulturele narratiewe. Jy sal inkonsekwentheid geweldig baie in wokeisme hoor. Dis nie 'n baie konsekwente filosofie nie. Maar wat hierdie kritiese rasseteorie en interseksionaliteit basies vir ons sê, is dat magsdinamika, verhouding tussen onderdrukker en onderdrukte, is oral en in elke faset van die samelewing aanwesig, en revolusie is nodig om die magsdinamika te destabiliseer in elkeen van hierdie verskillende kategorieë. Heropleiding van voorheen bevoordeelde identiteite is belangrik om bewus te raak van hulle meedoen aan sistemiese onderdrukking en elkeen van hulle verskeie interseksionele kategorieë. En hierdie kategorieë is dan nou ook die bepalende lens vir DEI, diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit, inisiatiewe om sistemiese onderdrukking van hierdie identiteite reg te stel, moet hulle oral verteenwoordiging kry en moet hulle ook verhef word bo die identiteite wat hulle histories onderdruk het. So interseksionaliteit vra basies die vraag, aan watter kategorieë behoort jy? Soos ek gesê het, ek is wit, heteroseksuele, as 'n mens nou gender inbring, cis man. So ek behoort sommer net uit die staanspoor uit behoort ek aan 4 van hierdie interseksionele kategorieë, en volgens hulle dogma is dit 4 bevoordeelde kategorieë. So ek is 'n verskriklike bevoorregte individu, interseksioneel bevoorreg. En dit staan natuurlik as onderdrukker teenoor vrouens, teenoor homoseksueles, teenoor
non-binary of transgender mense en teenoor wit, heteroseksueel, cisgender man. Ja, en natuurlik teenoor swart mense. So my interseksionele kategorie is geweldig onderdrukkend. En in daai opsig staan ek ook baie verder van die waarheid af, want ek ervaar baie bevoordeling, ek het nie baie onderdrukking al in my lewe ervaar nie. So, dis hoe hulle op die oomblik bepaal as mens nou die flieks van die laaste 10 jaar kyk, dan sien 'n mens, hulle praat van, daar moet verteenwoordiging wees, diversiteit moet sigbaar wees. Anderster perpetuate, anders sit ons net hierdie siklus van onderdrukking voor, as ons nie diverse identiteite ook op die skerm het nie. Met ander woorde, interseksionele kategorieë wat as onderdrukte kategorieë beskou word. So op die oomblik kan 'n mens eintlik maar sê, dis 'n geweldige rassistiese, geweldige seksistische, geweldige bigoted, bevooroordeelde dogma, sosiale dogma, want alles word op grond van ras en seks, of geslagtelikheid en seksualiteit en al die goed, alles van jou word bepaal deur daardie dinge. Jy's nie 'n individu nie, jy's uitgelewer aan jou interseksionele kategorieë. So, dis weer eens, soos ek sê, 'n geweldige inkonsekwente, skynheilige, dogmatiese beweging, wat baie ver staan van die werklikheid af. So, hoe pas ons twee verdieping wêreldbeeld toe op wokeisme? Wat basies met wokeisme gebeur het, is, omdat het onderhewig is aan postmoderne denke, omdat het onderhewig is aan interseksionele denke, kritiese teorie, die filosofische begronding van ouens soos Hegel en so aan, het die onderste verdieping al hoe kleiner geraak, hoe meer ons verstaan dat alles in die samelewing, die werklike samelewing, gaan oor magsdynamika. Taal, instituties, sosiale norme, identiteit, uiteindelik is alles rassisties, seksisties, homofobies, en ontstaan daar voortdurend nuwe onderdrukte verhoudings. James Lindsay het by die Oxford Union toedrag wat hy gegee het hy gesê, wokeism can never go too far and thus it has not gone far enough. Daar's nie 'n einde aan hierdie proses nie, want ons kan altyd nog fronte van onderdrukking uithaal, omdat alles problematies geraak het. Alles gesien word as 'n onderdrukker wat iemand onderdruk. Alles as 'n magsdynamika gesien word. Kan alles eintlik in hierdie boonste kategorie ingedruk word. Want ek kan nie vir jou voorskryf wat is waarheid, ek kan nie vir jou voorskryf vir jou geslagtelikheid, ek kan nie vir jou voorskryf vir jou seksualiteit nie, normes mag daar nie wees nie, vaste idees oor waarheid mag daar nie wees nie. So alles word nou eintlik in hierdie boonste kategorie, hierdie boonste verdieping ingeforceer, en die boonste verdieping is dan nou alles wat onverifieerbaar en subjektief is. So enigiets wat verifieerbaar en objektief is in die onderste verdieping is ons verskriklik verdag oor, want wie wil 'n status quo hier behou en wie wil mag uitoefen deur te sê hierdie is reg en hierdie is normatief en hierdie is waar en hierdie is verifieerbaar. Dat 'n mens selfs by die punt kom waar jy hoor kritiese rasse theorie proponent Richard Delgado wat gesê het, knowledge is a social construct. In other words, storytelling, narrative and reading is the way black people forward knowledge versus the science and reason method of white people. So selfs kennis, op die oomblik wiskundige kennis is 'n sosiale konstruk. Om te sê 2 + 2 is 4. As jy hierdie teorie tot sy logiese konklusie vat, is 2 + 2 is 4 is onverifieerbaar, want dit is 'n sosiale konstruksie, want deur vir my te wil forceer om te erken dat 2 + 2 4 is, probeer jy my onderdruk met jou westerse koloniale rassistiese heteronormatiewe wiskunde. So alles is nou in die boonste verdieping, ons kan eintlik niks meer in die onderste verdieping hê nie. Seksualiteit, gender, wetenskap, rationaliteit, waarheid, alles. So ons sit met 'n volslaa relativisme, wanneer dit kom by die woke wêreldbeeld. Ons kan dit so 'n bietjie uiteensit met 'n paar van die wêreldbeeld kategorieë. Woke idee van antropologie, dit is in die self gesentreer en gewaardeer in of die self is gesentreer en word gewaardeer in gevoel of ervaring, en daarbenewens ook interseksionele identiteit. Jou self is uitgelewer aan jou verskillende interseksionele kategorieë, seksualiteit, ras, gender, geslag en etnisiteit. Die self is nie gesentreer in objektiviteit, in rede of in die skepingsorde nie. Die woke etiek, moraliteit is altyd en oral gebaseer op magsdynamika. Enige onderdrukking is boos,
bevryding is goed. Dis hoekom wanneer 'n mens ook kyk na internasionale konflikte soos Oekraïne en Rusland in Israel en Palestina, dit word ook deur hierdie lens van onderdrukking en bevryding gekyk. So die groter land is Rusland, die kleiner land is Oekraïne. Groter onderdruk altyd kleiner, met ander woorde Rusland is die onderdrukker en Oekraïne is die onderdrukte, so ons moet vir Oekraïne wees. Israel is groter en magtiger as Palestina, en daarom is Palestina die onderdrukte en Israel onderdrukte. So hierdie lens, geweldig dogmaties, weer eens, baie simplisties. Ons kyk na hoe dinge op die oog af lyk, wat is jou ras, klas, geslag, etnisiteit en al daai dinge, en is dit meer bevoorreg, is die ou wat jy in konflik mee is, dit maak jou die onderdrukker en hom die onderdrukte. Die terapeutiese is ook geweldig belangrike in die woke wêreldbeeld. So ons doen net wat goed voel, en goed voel maximaliseer, en ons doen alles wat sleg voel minimaliseer. Dis hoekom hulle op 'n stadium hierdie hele ding van safe spaces en trigger words en al daai goed gehad het. Ons mag niks sê wat enigiemand se gevoelens seermaak nie. Enige iets wat sleg voel maximaliseer is sleg. Maak nie saak of dit jou goed is nie, as dit sleg voel is dit sleg. En die probleem lê natuurlik nie in die wie en hoe die magsdinamika in die terapeutiese gedefinieer word. Wie definieer dit? Hierdie interseksionele kategorieë definieer dit. En dis waar die probleem inkom. Die woke epistemologie is absoluut gegrond op subjektivisme, ervaring wen oor rationaliteit. My waarheid vervang die waarheid. Ons praat van 'n staanspoor epistemologie. Uit die staanspoor uit sê ek wat waar is, en niemand gaan vir my van buite af voorskryf nie. Soos ek gesê het, dis geweldig inkonsekwent deur die bank. My waarheid moet almal se waarheid op die eind word. Jy moet my waarheid aanvaar. So eintlik forceer jy jou waarheid op my af. So jy maak jou waarheid die waarheid. So ek sê is inkonsekwent van die begin af. Politiek. Aktivisme is 'n morele plig. Dis nie goed genoeg dat jy net sê ek is nie rassisties of nie seksisties nie. Jy moet aktief en aktivisties, antirassisties en antiseksisties wees, natuurlik deur die lens van hierdie interseksionele teorie. As jy stil bly, is dit geweld. Kanselleerkultuur is morele suiwering. Wetgewing moet affirming narratiewe versterk deur spraak te polisieer. Jy kan nie sekere goed sê nie, want dan maak iemand se gevoelens seer en jy kraak hulle identiteit af en jy ontken hulle menswaardigheid en al daai goed. En DEI-inisiatiewe is die noodwendige uitvloeisel en die onderhouer van hierdie wêreldbeeld. Interseksionele verteenwoordiging moet so wyd en soveel en so hoog as moontlik plaasvind. Die metafisika en godsdiens van die woke wêreldbeeld, as dit konsekwent toegepas word, sit jy met radikale sekularisme, absolute antirealisme, daar is geen boonste verdieping, klassieke boonste verdieping inhoud nie, alles is relativisties, maar jy kan bietjie met 'n tipe van 'n morele godsdiens sit. Hierdie politieke aktivisme is jou morele godsdiens. As dit inkonsekwent toegepas word, soos wat dit in die kerk toegepas word, kan jy hoogstens met iets soos 'n agnostiese siening sit. Nominalistiese siening van die inhoud van die boonste verdieping. Dit is nie kenbaar nie, maar ek voel daar is iets, so daar moet seker iets wees. Gevolgtrekking en voorstelle. Soos julle nou gesien het, ek weet nie hoe lank ons al besig is nie, is julle rukkie, amper 2 ure. Wokeisme is die uitloop van 'n lang filosofiese stroom wat God, waarheid en rede vervang het met maggevoel en identiteit. En hierdie wêreldbeskouing is op die einde totalitêr van aard, omdat dit selfkorrigerende beginsels onderbreek. Dit duld geen teestand nie, dis geweldig dogmaties, en daarom is dit 'n totalitêre wêreldbeeld. En wat ons kan doen daaromtrent is, ons moet dit nie net teenstaan nie, maar ons moet dit diep verstaan, waarom hierdie idee soveel aantrekkingskrag het. En dan met waarheid, liefde en integriteit daarop reageer. Ek sê altyd, as mense my vra, nou wat moet ons doen? Definieer en differentieer. Omdat hierdie wêreldbeeld gebaseer is op relativisme, alles is vloeibaar, alles is grys, daar's geen sekerheid nie, moet ons sê, nee, 'n man is 'n man en 'n vrou is 'n vrou. En ons moet kan definieer wat dit is. Die wokes kan nie vandag meer sê wat is 'n vrou nie. Want die oomblik wat jy 'n vrou definieer, is jy nie meer inklusief nie. Dan is jy eksklusief en ons wil nie eksklusief wees nie. So ons moet definieer, want ons moet die waarheid bly praat. En ons moet differentieer, want ons moet die waarheid bly praat. So waarheid praat in liefde,
soos wat ons as Christene mos in Efesiërs 4 sien ons moet doen. Dit is die mandaat wat ons het as Christene om te doen in hierdie kultuur van ons. En net om af te sluit waar ons begin het, as Christene is ons in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En dit beteken dat ons nie uitgelewer is aan hierdie sirkelgang progressiewe wêreldbeeld van die sekulêre kultuur, waar dit maar net deur die motions gaan van filosofie wat kuns beïnvloed, wat musiek beïnvloed, wat kultuur beïnvloed, wat teologie beïnvloed, en ons begin weer van vooraf, en dit is maar net die wêreld waarin ons uitgelewer is. Wat ons het, is ons het 'n buiteperspektief. Een wat dit vir ons moontlik maak om aan die tydlose waarheid van God se woord vas te hou, terwyl ons sinvol en met integriteit met die kultuur is die sendingveld, kan interaksie hê. Ek hoop dit was behulpsaam, en soos ek gesê het, dit is 'n lekker lang inleiding tot kontemporêre filosofie en kontemporêre teologie, en natuurlik ook om vir ons die raamwerk te gee van hoe die woke wêreldbeeld neerslag gevind het binne in ons kultuur en ook binne in ons kerk, en ek hoop dat dit jou aangespoor het om so 'n bietjie verder te wil gaan oplees oor van hierdie groot denkers deur die laaste 500 jaar en ook hulle impak in die teologie, en mag dit vir ons tot seën wees, en mag die Here hierdie inhoud gebruik om dit vir ons moontlik te maak om sinvol met die kultuur waarin ons staan om te gaan. Baie dankie.